tyd gemaak het om bietjie van ons so te wees. Ons gaan natuurlik vandag lekker oor kontantlose kleinkas praat. En ek dink dit is 'n baie innoverende en nuwe manier, maar 'n goeie manier om jou kleinkas goed te kan bestuur en sonder al die hassle of probleme wat fisiese kontant en kaarte en die deel van kaarte en klein geld wat inkom en al daai dinge bietjie gaan help makliker maak. So ons het mense vandag aanlyn ook, dis vandaar se system. Hallo. Vir die mense aanlyn, ons gaan julle nie kan sien of hoor nie. So as julle wil, kan julle net as julle vrae het of sukkel met enigiets, kan julle of vir Nelia e-pos of vir sommer daar in die chatbox net julle vra en dan sal ons na julle terugkom of uitreik om julle te help met wat ook al nodig is. Daar gaan ook polls wees, so julle gaan nou nie fisies kan deelneem aan die polls hierso nie, maar vir die mense aanlyn het ons omtrent so 40-50. Ons gaan vragies uitstuur en dit gaan op julle skerm opkom en dan kan julle net kies watter opsie die beste gaan wees vir julle volgens die vraag. Okay. As julle enige vrae het, is julle welkom om daar na die tyd te vra vir Leonie of Frans. Leonie is ons produk-eienaar van finansies en Frans help haar om die hele stelsel op te maak. Hy het dit in wording gebring, aan die lewe gebring. So dit is regtig wonderlik dat hulle vandag hier saam kon wees. So ja, praat met ons wil graag meer oor julle wêreld uitvind. Ons het baie produkte en goed wat ons vrystel om seker te maak dat finansies in skole goed bestuur word. En ook vir die feit dat finansies in skole moet vir skole gemaak word. As dit nie is nie, dan is dit amper 'n bietjie van 'n, hoe sê hulle in Engels, a round peg in a square hole. En mens wil nie so werk nie, jy wil iets hê wat vir jou skool gemaak is. So ons is regtig op trant om skole te help om finansiëel sustainable te wees. Want ons wil nie net vir vandag beplan nie, ons wil vir die toekoms ook alles regmaak om seker te maak dat ons skole kan vooruitgaan en kan thrive, presteer en goed doen in die toekoms. Ek stel graag nou vir Leonie aan die woord, sodat sy vir ons 'n bietjie kan vertel oor wat in haar wêreld aangaan. En ja, dankie. Geniet dit. Môre al die aanlyn mense en die mense hier by kantoor. Ons waardeer dat julle julle tyd afgestaan het aan ons. Ek is Leonie Kreer, ek is die produk-eienaar van die finansies module op D6. So my e-pos is nie altyd beskikbaar nie, maar julle is welkom om met Nelia kontak te maak. Hulle sal vir my al die inligting deurgee. Ek gaan na die sessie hier rond beweeg en wees. So as daar vrae is julle welkom om my te kom vra. By D6 glo ons finansies moenie moeilik wees in skole nie. Ons weet dis 'n ingewikkelde stelsel, jy het 'n bietjie geld en dit moet versprei word oor baie afdelings. So ons glo dit moenie ingewikkeld wees nie. Ons bou die stelsel saam met julle om dit te maak werk vir skole. Nou dit gesê, ons kan nie alles self doen nie, want ons het ook beperkte kapasiteit. Dit is hoekom ons integreer met mense soos Danelle, Selvax, wat dit vir ons makliker maak. Die admin is minder, so julle gaan op die einde een hele stelsel hê wat met alles integreer. So dis die doel waarna ons streef. Okay. So ek gaan nou, Daan het al 25 plus jaar ondervinding in die skolemark, so hy weet wat nodig is en hy weet wat sy behoeftes by skole. Daan, jy kan kom vertel hoe werk ons kontantlose petty cash of kleinkas. Ek eers hier moet sê, ekskuus. Nee, baie dankie, mooi praat in die kamera. Goeiemôre julle. Dankie vir die geleentheid, dankie vir D6. Ja, dit was 'n interessante reis om tot hier te kom. Dit was so, wat was dit, van 2005 of 12 jaar terug, wat ons soort van begin het. Ek is so 4-5 jaar gelede weg by D6 en ek het so 'n bietjie 'n paar ander dinge in my lewe gaan aanpak. Een van die geleenthede wat oor ons pad gekom het, is 'n produk met die naam van Selvax. En Selvax is basies 'n wallet en dit was gebruik om vir studente geld te stuur of om lone uit te betaal ensovoorts. En ek het onmiddellik die geleentheid gesien om te sê, maar wat gaan as 'n ou daai stelsels moontlikhede integreer met iets soos D6
en ons vandag ons graag vir julle 'n bietjie meer wys rondom dit. So ek het so 'n paar skyfies voorberei. My skyfies was in Engels. Om die Engelse skyfies in Afrikaans te kry is nou moeiliker as wat ek gedink het. So ons gaan nou my vertaalde Afrikaanse skyfies of vertaalde Engelse skyfies gaan ek gou weer gaan net so 'n bietjie agtergrond skets en dan gaan ons vir julle wys hoe dit fisies in die stelsel werk. En dan gaan ons geleentheid gee vir vrae en dan maar meer die praktiesheid. Nou kyk daar by die eerste skooltjie waar ons begin het destyds in 2006 by Laerskool die Poort. Meneer Sarel het nou al afgetree, maar kyk om 'n strokie uit Sarel uit te gekry het. As hy nou eers daai klein kas en die toer gevat het. Kyk, dit was 'n stryd. Ek weet nie wie van julle het op sulke maniere daar by julle. Nou weet julle, dalk is al julle onderwysers fantasties en hulle kom aangehardloop van die strokies, maar ek weet ons by finansies is meneer, waar is daai strokie? En dan is dit op die einde van die dag altyd ons verantwoordelikheid. So wat ons geskep het hierso dink ek is iets wat dit vir jou makliker maak, wat outomaties die transaksies vir jou terugpos in die stelsel. Die meeste van julle neem ek aan is vertroud met projekte in die stelsel wat julle die projekte skep en dan die kostes teen die projekte doen. So ek dink wat ons vandag gaan doen is om so 1 of 2 transaksietjies te doen en te wys en dan net die ervaring wat 'n fisiese onderwyser sal ervaar as jy hom nou op 'n toer stuur met 20 kinders Bloemfontein toe of Kaap toe en hoe dit dan nou fisies prakties kan werk. Goed, dan ons weet hoe werk voorleggings en ek weet ons weet hoe werk computers. So as daar ietsie hak of nou nie lekker is nie, gee nou maar net 'n geleentheid. Ek het my telefoon ook op die skerm gekoppel. Of hy nou gekoppel is, weet ek nie. As hy nie gekoppel is nie, gaan ons hom net koppel vir julle. So ek dink julle almal sal dit daarom verstaan. Maar dankie vir D6 en die geleentheid en ons hoop dit wat ons vir julle gaan aanbied hier vandag gaan vir julle tot voordeel van julle skole kan wees en makliker kan maak. Goed. As julle nie omgee, gaan ek sommer hier by my sit. So kom ons begin daarso. Kan almal my skerm sien. Ek weet nou nie van die aanlyn mense. Julle sal daar agterkom, almal is daar. Goed. Julle slim digitale bewyse. Dit is wat Cellbox is. So in Engels praat ons van 'n voucher. Stuur vir jou 'n voucher en dan kan jy met die voucher gaan doen. Julle almal sal verstaan as ek vir jou 'n Checkers voucher stuur. Of nee, kom ons sê 'n Woolworths voucher. En jy gaan met hom na Checkers toe, dan gaan dit nie werk. Ons hoef nie te vra hoekom nie, want ons almal verstaan dit. Jy het 'n spesifieke doel gehad om te sê ek wil vir jou na daai winkel toe gaan. En ek wil so 'n bietjie hê julle moet verstaan wat in hierdie winkel se wêreld ook aangaan. Hoekom verkoop hy die winkel skoolbewys? Want hy wil op die einde van die dag jou net teruggee in sy winkel so die transaksie daar kan gebeur. Maar wat beteken dit in ons wêreld van skole? Ons kan byvoorbeeld sê oor ek kan vir jou 'n voorbewys gee wat jy by enige Cellbox winkel kan gaan spandeer of nee, ek kan vir jou 'n voorbewys gee byvoorbeeld net vir brandstof. Dan kan die faktotum net na die petrol garage toe gaan en petrol gaan koop. So dit is die slim digitale koopbewyse. En julle ons gaan ook aan die ding ingroei. Kyk, dit is soos destyds ons het begin met 'n basiese stelseltjie en die ding het baie gegroei oor tyd. So ek dink die eerste fase van die implementering saam met D6 nou is die basiese ding om te sê, kom ons sit net vir julle iets neer, dat ons kyk hoe gebruik skole dit. En soos wat julle dit gebruik en ander behoeftes het, kan ons altyd meer en meer funksionaliteit in die stelsel inbring. Goed, vandag ons vinnig gaan kyk wat ons wil doen. Ons gaan vanaf julle vertel wat is Cellbox, hoe kan jou skool Cellbox gebruik, wat kan gebruik word as jy Cellbox gebruik, en waar kan hierdie koopbewyse dan gebruik word. Goed, so wat is Cellbox? Ek dink dit is belangrik om te besef dat 'n mens met die regte mense 'n pad stap. Ons is gereguleer deur Netbank, ons het 'n IEEE lisensie deur Netbank, so dit is nie die China Bank hier langs die kant nie. Dit is ons werk met organisasies wat goeie reputasies het. En dit is vir ons belangrik en dit is hoekom ons bly is D6 is ons op daarop iets want hulle glo ons reputasie is iets wat hulle reputasie op tot voordeel gemaak. Goed. So die eerste ding is ons het 'n IEEE lisensie. Dit beteken maar net as jy geld by ons inbetaal in ons rekening, maar hoe dit nou fisies sou werk, is jy wil, waar jy altyd, onthou julle in die ou dae jy 'n cheque uitgeskryf, aan myself, onthou julle dit.
dat jy afskryf kontant en dat jy nou iemand gestuur en die geld gaan haal die kontant. En toe naderhand ons dan nie meer checks nie. En toe begin die departement dit moeilik maak want jy mag nou net soveel in 'n klein kas hê en nou mag jy net R500 in 'n klein kas hê. Ai julle R500, jy kan nie meer ver kom met R500 vandag nie, maar die beleide sê nog R500 en dit is moeilike goed. So as jy sou geld nou inbetaal in jou, in plaas van daai cheque wat jy sou uitskryf van myself, gaan jy geld inbetaal in Selbak se treasury rekening. Goed, en die oomblik as jy dit inbetaal met jou regte verwysingsnommer, dan wys die geld, dan het jy nou geld op Selbak om basies 'n betaling te maak. En jy sal dan met koopbewyse daarteen kan uitreik en jy kan presies sien hoeveel geld jy oor het. Maar net om te sê daai geld word basies in 'n netbankrekening inbetaal en dit word gereguleer deur hierdie lisensie wat ons het. Goed, dan het ons gegaan en saam met Deloitte se pad gaan stap. En ons het allerlei toetse gedoen en sertifisering gekry dat ons stelsel meer as 10.000 transaksies per sekonde kan prosesseer. So uit 'n scalability oogpunt uit as ek nou die Engels kan gebruik, al die skole hierso kan gelyk wat transaksies doen, jy weet waar nie, Selbak sal jou transaksie vir jou kan prosesseer. Goed, en ons stelsel hardloop in GCP of in die Google Cloud platform met al die sekuriteit ensovoorts vir daarmee saamgaan en dis 'n fantastiese platform om mee te werk. Goed. Dan, hoe kan jou skool Selbak gebruik? Ek dink daar's 'n hele paar maniere en ek dink wat interessant is vir ons gaan wees om die idees by julle te kry om te sê, wow, julle het al gedink ons kan dit daarvoor gebruik of daarvoor. Ek het nou maar net 'n paar goed hier gaan doen om te sê skooltoere. Ons het byvoorbeeld so 2 jaar terug het ons saam met 'n skool hier in Pretoria dit net getoets en gesê, weet jy, ons het hulle toe nou 2 toere gehad, was Bloemfontein toe, letterlik vir die meneer 'n koopbewys gestuur op sy foon. Hulle het die bus vol gegooi langs die pad op pad Bloemfontein toe. Hulle die aand die kinders Burg toe gevat en gaan uit eet en te kere gegaan en die volgende dag daar gekom. Maar daai transaksies het toe hallo James. Hey, sorry guys, I'm sorry I'm late. Yeah. Okay. So there's James is van Selbak. Thank you James for joining us. So toe het ons saam met die skool so net 'n toetsloopie gedoen om te kyk hoe dit kan werk. Op daardie stadium het die transaksies nie direk teruggepos in D6 en het ons agtergekom dit help nie hardloop dit langs die kantlyn nie. Want dan moet jy nou weer die transaksies gaan terugpos in die stelsel. Ons het net so goed meer sadel net strootjie terug en dan moet jy dit kom print, nee. Dis maar presies dieselfde. En toe dis hoe toe sê ons nee, weet jy, kom ons vat eerder tyd, sit die integrasie in en dan hanteer ons dit van daar. Goed, so, brandstof vir voertuie. Etes vir kinders, akkommodasie as ons verskaffers is 'n redelike klomp gastehuise ook nou al wat op ons stelsel is en ons probeer by die groter hotelgroepe ook inkom. Dan het ons nou vandag kontantlose kleinkas, allerlei uitgawes wat jy normaalweg met kontant sou betaal, lone. As jy tydelike werkers het, iemand het nou gesê skeieregters wat kom en hulle kom rig af, nou moet jy vir die ouetjie 200 of R300 betaal. Julle nou moet jy sy bankrekeningnommer kry, nou is hy by een of ander vreemde bank, nou moet jy onmiddellike betaling doen, ensovoorts kostes ensovoorts. So ek dink hierdie is net 'n breër riglyn om te sê, dis 'n idee. Kom ons begin, toets dit, doen 10 transaksies, kyk of dit vir jou werk, groei in dit in en sê vir hierdie werk vir ons, hierdie deel werk nie vir ons nie. Dalk wil jy nooit hierdie goed op met Selbak ooit uitbetaal nie, dalk wil jy net sien. Ek dink geskenkbewyse vir personeel vir jaardae is 'n lekker ene. Ons is byvoorbeeld ook direk geïntegreer op Takealot. So as jy enigiets wat jy op Takealot wil koop, kan jy net vir jouself op die skool kan 'n koopbewys genereer en jy kan sê weet jy gaan koop 'n yskas, Takealot, jy betaal met 'n Selbak voucher of online maar. So eenvoudig soos dit. So in plaas van om 'n kredietkaart te betaal jy dan net met 'n Selbak voucher. Maar wat lekker is, die oomblik as daai transaksie by Takealot gebeur, ons hy vir direk terug in jou D6 finansies. Julle outomaties. Jy hoef nie eers 'n vinger te roer. Goed. Goed, wat kan jy bereik om Selbak te gebruik? Ek wil nie weer hierdie is dink ek 'n veiliger skool, dis kontantloos, direkte posterings. Ek sê maar daar hou op sukkel, want dit was maar altyd my klein tagline wat ek bygebring het om sê kom ons hou maar net op. Ons dinge makliker maak. Goed. Dan dink ek dis belangrik om te weet wie almal ons vennote is. As jy kredietware, jy kan na enige Shoprite, Checkers, Usafe toe gaan. Hulle is in 'n groep Pick n Pay boxers.
En Spar is hier, maar nie al die Sparwinkels is op nie, want daar moet ons per eienaar aktivering kry. Ons is besig om die sparre op 'n nasionale vlak te nader, sodat al die sparre daar is. Maar as jy nou 'n winkel het in Hartbeespoort, wat byvoorbeeld nou nie se naam hier is nie, en en julle skool het 'n baie goeie verhouding met hulle en julle wil graag by hulle spandeer, dan kontak hulle ons net en ons sit hulle eenvoudig op die stelsel. Goed, so ons kan integreer direk na hulle tille toe. So as jy byvoorbeeld by Checkers kom, dis op die keypad gaan hulle vir jou omdraai, jy gaan net direk jou voucher nommertjie op die keypad intik, en die oomblik as dit gebeur, of vir jou 'n D6 outomaties. Goed, kitskos, en ek dink hierdie is een van die lekker geleenthede wat jy het om byvoorbeeld toere en so te doen. Dis om te sê, jy stuur vir meneer vouchertjie en hy van die kinders uitspur, toe Panarotties, enige van hierdie winkeltjies, en die oomblik as die transaksie gebeur, sit hy in D6. Goed, dan is ons by Clicks, Dischem en MediRite, kom letterlik binne die volgende 2 weke aanlyn. Enige iets wat jy daar wil gaan spandeer, kan jy hanteer daarvoor. Goed, elektronies, as jy computers en laptops en sulke tipe van goed wil koop, gaan Hi-Fi Corporation of Incredible Connection toe, betaal met 'n Cellbox voucher. Ek dink dit nie eens bygesit het, ek nie eens tyd die opgesit nie, maar aanlyn winkels. Daar's 'n paar aanlyn winkels waarby ons is Loot en ek dink Cape Union Mart kom nou by, Poetry kom by, daar's nou so 'n paar. Ons is konstant besig om hierdie netwerk van ons groter te maak. En as jy 'n behoefte in jou area of in jou skool het om te sê, weet jy, ons wil dit hanteer, dan kan ons dit veel fasiliteer. Hierdie is 'n groter Total Energies, ek dink 'n klomp skole, busse, toere, hierdie is baie prakties om te sê oor daardie bus, gaan dit meneer se DS's gesteel. Geld was nou op sy kaart. Ek weet nie van julle dit al oorgekom nie, dan is dit gesukkel om by meneer geld uit te kry. Nou kan jy net 'n koopbewys stuur en hy kan onmiddellik daai koopbewys gebruik by enige Total. Ons is besig met Engine, ons is besig met MBT, ons is besig met Sasol om hierdie netwerk deeltyd groter te kry. Goed. Vir beskermde oogklere, soos by Select PPE, Johnson's Workwear, klerasie, en natuurlik die Shoprite klere en so, en ek dink hulle het almal maklike filiaaltjies, al daai goedertjies is besig om uit te brei. Goed, en dan kom ons by kontant onttrekkings, want dit gebeur nou maar tog, dat hulle na die dieretuin toe wil gaan, in die ou dae. En dan vat hulle nou nie selfs vir die dieretuin. En wat dan kan gebeur is, jy kan letterlik vir 'n ou koopbewys stuur, hy gaan na Checkers toe en hy gaan trek letterlik kontant by die top. En hy vat die kontant en hy gaan spandeer dan die kontant op die verskillende projekte. Nou, ons kan nou nie daar waar hy betaal met die kontant natuurlik terugpos nie, maar daai aanvanklike bedrag wat hy gaan onttrek het, sit direk dan geposteer. As jy dit dan sou wou gedetailleerd hê en jy wil weet wat hy met die kontant gedoen het op die projek, dan kan jy letterlik 'n joernaal gaan doen van myself aan myself, krediteer die projek en debiteer die projek met dieselfde bedrag met die detail van die strokietjies wat hy ingebring het, as jy dit nou sou wou hê. As jy dit nie wil hê nie, fantasties, los dit net so. En nou, as meneer nou met die R20 klein geld terugkom, omdat dit kontant is, fisiese kontant, gaan jy kwitansie uitmaak teen jou gewone petty cash, jou oudtydse klein kas, nê? En dit dan teen die projek net sit. Verstaan, julle is almal gelukkig nie verstaan op die ding, ek hoef daarom niks vir julle daar om te verduidelik. Goed, jy kan enige van hierdie winkels toe gaan, as jy kontant nodig het, om so 'n transaksie dan te finaliseer. Goed, huishoudelik is ons by hierdie goedjies van Pep Stores ook, en dan Pep Stores en so kom ook nou by Airtime, interessante projekte wat ons mee besig is. Goed, hier is net 'n paar goedjies wat ons gedoen het. Ons het vir jare het ons die NSFAS uitbetalings gedoen, dis nou voordat hulle probleme gehad het. Ons is geïntegreer by skale van Polyco se buyback centers vir die waste recyclers. So die oomblik as die ouetjie met sy plastiek daar by die skaal kom en hulle weeg dit, vra hulle die laaste vraag met jou selfoonnommer en hy kry outomaties 'n vouchertjie kontantloos en hy gaan na Checkers toe en gaan koop sy goed of kry sy kontant. So dis tipies redelik baie transaksies daar. Ons doen al die vouchers, al die Netcare personeellede, elke Netcare verpleegster kry elke maand Cellbox voucher vir 'n mediese noodgeval. So julle kan dalk as julle byvoorbeeld by julle skool so geleentheid hê om te sê elke onderwyser moet soos 'n medical emergency fondsie hê. Dan kan jy sê, weet jy wat, daar's 'n R500 fondsie. As jy R200 gebruik het deur die maand, dan top af die skool om vir jou na iets soos daai. So dis interessante
goedjies en dan as jy vandag na clicks.co.za toe gaan en jy gaan koop 'n digitale voucher online op Clicks. Cellbucks is die back-end van daai hele stelsel. So jy koop die koopbewys, jy betaal met jou kaart en jy kan self 'n Clicks voucher basies by 1200 Clicks winkels gaan gebruik, maar net dat julle weet, ons het al hierdie goedjies gedoen en ons het al hierdie tipe integrasies gedoen na ander goedjies. Goed. So, ek dink dit is in 'n neutedop min of meer wat Cellbucks is. Is daar op hierdie stadium enige vrae hierso? Jy hoef net nie vasvra nie, maar jy kan vra. Goed. Dan dink ek kom ons gaan vinnig in die stelsel in. Die stelsel sit op die ander skerm. Huisies. Goed. Ons kyk gou. Dan ek my brouletjie opsit. Julle almal ken hierdie stelsel. Ja. Fantasties. Goed. So hoe werk dit? Die eerste ding wat moet gebeur is hierdie hele integrasie moet opgestel word. Dit gebeur nie net soos outomaties nie. Dis al die een ding wat nie outomaties is. Iemand moet dit gaan. So hoe die opstelling sal werk is ons het vir Principal's Choice gekontrakteer om namens Cellbucks hierdie integrasies vir julle aan die gang te kry. So Principal's Choice is 'n D6 vernoot, ek weet nie van julle werk met hulle of het al met hulle gewerk of van hulle gehoor nie. So hulle is 'n geakkrediteerde D6 partner wat op die finansies module werk. So sou julle belangstel om te sê, weet jy, ons wil graag hierdie aan die gang kry, gaan julle 'n vormpie invul. Ek dink daar is 'n vormpie Donata verlink, ergens wat ons dalk met hulle sal deel later, om te sê, weet jy wat, ons stel belang. Fisies wat gaan gebeur. Daai vormpie pos direk na Principal's Choice, né? En hulle gaan vir julle bel en sê, hoorie, so ons hoor, ons sien julle wil Cellbucks integreer hê. Hulle gaan al die goeders met julle ooreenkom. Ek dink hulle gaan 'n fooi vra, omtrent R1500 om te sê, weet jy, kry jou aan die gang, stel alles vir jou op, alles moet jy inpos en ek gaan nou vir julle die verskillende opsies wys wat alles kan opgestel word en hoe jy dit kan opstel en afhangend van hoe jy dit opstel, dit is hoe die stelsel dit vir jou gaan fasiliteer. Goed, net wat julle weet, Principal's Choice gaan daai werk vir julle doen en dan kan julle dit aan die gang kry. Minstens as hulle dit dan te doen het, weet jy die transaksies posteer reg en dis daar en jy kan enige navraag en so aan kan jy dan met hulle fasiliteer. Goed, wat gaan hulle doen? Hulle gaan ingaan op my skool, algemeen skool opstel. Goed, hier ken julle hierdie skerms waar hulle klomp inligting opstel van jou skool. Wow, julle is al moeg geskrol en ons is nog steeds by die einde nie. Goed, en hier kom ons by 'n afdeling wat ons noem die D6 cashless integrasies. Goed, 'n klomp van julle gebruik ons nou die sticketstelsel vir die inkomste kant van kontantloos. En aan die onderkant hierso het ons nou die uitgawe kant van cashless. En hierso staan Cellbucks gaan dit vir jou fasiliteer. Goed, so hierdie ID's ensovoorts wat hier is, julle hoef nie oor hierdie goed bekommerd te wees nie. Dis nou waar Principal's Choice inkom en hulle gaan vir julle mooi help om hierdie goed aan die gang te kry. Maar wat hulle moet gaan opstel, is daar kort 'n bankrekening tipe, 'n nuwe kasboek wat hulle op jou proefplan vir jou gaan opstel. So, en jy gaan hom byvoorbeeld nou noem Cellbucks cashless. Nee, of net wat jy wil. Enige naam wat sodat jy kan identifiseer, dis jou kontantlose klein kas, dis 'n kontrolerekening wat op jou proefbalans sit. Ek hoef hierdie vir julle te verduidelik. Fantasties, dit help ongelooflik baie as ek mense verstaan wat 'n nulletjie, die belangrikheid van 'n nul beteken. Goed, so daar gaan 'n ekstra grootboekrekening geskep word, dis 'n bankrekening tipe vir dit. So die oomblik as jy geld deponeer in ons netbankrekening, binne 15-20 minute, dan pos daai transaksie outomaties en dan sien jy daar sit my 2000 of my 20000 rand nou in die rekening. En dan het jy geld beskikbaar om basies nou koopbewys te doen. Die volgende enetjie wat hy gaan doen is om te sê oorplasings. Met ander woorde, die grootboek, die rekening wat jy gewoonlik op waaruit jy die oorbetalings gaan doen. So julle het ons nou almal 'n Absa of 'n FNB of 'n Standard Bank rekening waaruit jy nou, kom ons noem dit nou maar die top-up sal doen, om te sê top-up nou by kontantlose rekening. Hier gaan kies jy watter bankrekening is dit wat jy dit doen, sodat wanneer daai deposito land, dan pos hy outomaties vir jou die banktransfer, die oorplasing,
na die ander bankrekening, dan hoef jy nie eers tot dit te doen nie. So al wat jy moet doen, jy moet net jou geldjies inbetaal in ons treasury account en ons doen vir jou klaar die postering van hierdie geld kom uit daai rekening. Goed. As jy dit nou uit 'n ander bankrekening uit gaan doen, dan moet jy nou net weer 'n oorplasingsentjie van die een na die ander eentjie toe doen, maar jy sal verstaan. Hierdie is settings wat jy kan stel en seker die oomblik as van hierdie goed opgestel is dit gelok. Dan gaan hy grys word en jy sal verstaan hoekom dit so is. En van hierdie goed kan jy self gaan verander. Ek weet nou nie Frans watter van hierdie goed die mense self kan verander nie, maar dit maak nou nie saak nie. Ek dink dit is belangrik vir die gesprek nie. Ek wil net hê dit is die konsep wat julle moet verstaan. As die een manier nie werk nie, dan verander jy hom na die ander manier toe, totdat dit werk soos wat jy dit wil hê. En as die ding nie werk soos wat jy dit wil hê nie, dan praat jy met ons, dan kyk ons wat ons kan doen om dit te laat werk soos wat jy wil hê dit. Goed. Dan die volgende enetjie is die kontantonttrekkingskostes. Goed, so hoe dit nou werk. Wanneer jy geld die kontant onttrek, dan vra Shoprite en Checkers en so vir ons geld, vir ons as Selbaks. Hulle niks in die lewe wat ek doen agterkom ons verniet. Ek het verstaan in my lewe verniet gewerk, maar lyk my dit gebeur nie by almal nie. So Shoprite vra vir ons geld om die transaksie te doen. So daar's 'n fooi van R10 en dit is die enigste fooi in die Selbaks wêreld direk as jy daar's 'n R10 fooi as jy 'n kontant onttrekking doen. So as jy R2000 se voucher het, dan kan jy net R1990 se kontant kry. Goed. Die R10 hierso kan jy gaan opstel. Wat moet met daai R10 gebeur? Wil jy hê dit moet na byvoorbeeld 'n rekening soos bankkoste toe gaan, of daar's 'n opsie wat sê dieselfde as die uitgawe item. Goed, wat dit beteken is, as jy hom teen 'n projekpos, en ek vir die meneer nou gesê, hoorie, daar's nou toer na Bloemfontein, vir die onder 12 hokkie, okay, dis die projek, as jy daar gekies het dieselfde as die uitgawe item, dan gaan hy die R10 op daai projekpos. En as jy sê, jy wil dit nie op die projek hê nie, jy wil dit by bankkoste hê, dan kan jy hom teen bankkoste gaan sit, of net soos wat jy wil. So dis 'n setting wat jy kan verander om dit dan so te kan doen. Goed, en dan 'n baie belangrike ene is, wie is die bestuurder van jou Selbaks se rekening? Dit sal normaalweg die hoof van finansies by jou skool wees. Dit kan party skole kan sê nee, dit moet die beheerliggaam ou wees of dit kan die hoof wees. Hier gaan 'n lys kom van alle personeel wat op die stelsel gedra is by die personeelkant. Belangrik, as daai persoon, die oomblik as ons hier sou save druk by jou skool, daai persoon gaan 'n SMS skryf met die login details van sy Selbaks rekening. Goed, so dit is kom ons sê maar 'n belangrike persoon om te kies, sodat jy nou weet, dit gaan die paswoord. Die ou het nooit die paswoord nodig, tensy hy losstaande van D6 met die stelsel wil werk. Goed, daar's ook 'n opsie wat jy byvoorbeeld kan sê, ek wil 100 mense se lone betaal, dan sal dit losstaande wees in Selbaks se wêreld, maar ons beplan ook in die toekoms as die skole die behoefte het om te sê betaal gou 10 of 20 mense direk in die stelsel. As die behoefte daar is, dan sal ons dit later vir julle inbring. Goed. Ek wil net vir julle wys, so dit is basies hoe die integrasie nou lyk en dit is dan die rekeninge wat opgestel kan word. Goed, is daar enige vrae, lyk hierdie vir julle moeilik om te doen? Dit moet die regte selfoonnommer wees van die persoon. So net die mense gaan in die lys wys wat 'n regte selfoonnommer het. So die selfoonnommer is baie belangrik. Ja, want jy het niks anders as 'n selfoonnommer nodig. Goed. Mense verander hulle selfoonnommers. Wie van julle het al julle selfoonnommers in julle lewe verander? Ek het nie almal gelyk nie. Daar's hy. Goed, dit gebeur. As jy jou selfoonnommer gaan verander, dis nie die einde van die wêreld nie. Die stelsel kan dit fasiliteer of as jy 'n uitstaande voucher het, kan ons sê, hoorie, kom ons kanselleer net die voucher en ons gee vir jou voucher teen jou nuwe selfoonnommer. Of as jy nou 'n voucher sou gehad het en jou nommer het nou in die tussentyd verander, is daar 'n meganisme om die voucher na die nuwe nommer te oor te dra. Goed, dit sal nou net 'n bietjie support wees aan ons kant. Dankie, nou verstaan julle so 'n soort van my wêreld. Goed, dit is die opstellingsgedeelte van, julle sê daar's nie nou vreeslik vrae nie. Daar's nog nie aanlyn te vreeslik vrae nie. Nee. Fantasties, lyk ons het dan van mense wat onmiddellik verstaan het. Goed, nou gaan jy na finansies toe en ons gaan na 'n betaling toe.
Dit is nou om vir iemand 'n koopbewys te gee. Gaan jy so maak. En dan gaan ons sê ons wil 'n betaling maak, direkte betaling, en hierso gaan ons sê, onthou julle ken mos nou al hierdie bankstaatstelsel storie, daar's nou 'n nuwe enetjie by wat sê koopbewys. Goed. Die oomblik as jy sê koopbewys, jy kan nie die datum verander nie, want hy weet dit is vandag as jy die koopbewys uittrek, kyk op die toekomstige datum doen nie ensovoort. En hier gaan hy weer eens vir jou die mense in die lys gee wat 'n geldige selfoonnommer het wat 'n personele op jou stelsel is. Goed. Nou gaan julle vir my vra en ek dink hierdie is baie belangrik. Kan enige ou sommer net gaan en vir almal vouchertjies uitdeel soos wat dit is. So hierdie is die kruks van die ding gaan oor waar jy altyd toestemming gekry het vir 'n kontant cheque wat jy moes getrek het vir die klein kas en dan na die tyd het jy moet elke keer kom meneer Sarel sê R200 wat hy nou nie die strokies van gaan terugbring ensovoorts nie, né? En dat hulle ons nou almal daar geteken elke liewe keer. Wat nou gaan moet gebeur, ek dink ons gaan bietjie moet anders dink oor hierdie goed. Dis om te sê, goed, ons moet nou gaan sê, julle, ons wil 'n toer Kaap toe doen, gaan R20,000 kos, en ons gaan goedkeuring kry vir 'n lys van items, voor die tyd. En as ons gesê het, goed, as die lysie, almal keer goed, en julle, daar's geen beperking op hoe groot 'n voucher kan wees. Jy kan vir 'n persoon 'n R20,000 voucher stuur. Wat lekker is van die stelsel is hy doen wat ons noem die Afrikaans probeer kry gedeeltelike betalings. Met ander woorde, as hy nou by die winkel gekom het by die eerste een, hy spandeer net R1,000, dan kry hy outomaties 'n SMS wat sê jy het nog R19,000 oor, hier's die nuwe vouchernommer. En elke keer as hy 'n transaksie doen, die klein geld gaan in 'n nuwe nommertjie uit. So daai nommertjie is net geldig vir die transaksie. Die oomblik as jy hom gebruik, kanselleer hy die ou nommer as R0 op daai nommer oor en die klein geld kom in 'n nuwe nommer in. Dat het R19,000 oor. Nou gaan betaal hy R5,000, dat het R14,000 oor. Nou gaan ek vir julle dit in die stelsel wys en kan ons op 'n stadium sê hierdie projek is klaar, sit vir ons die R14,000 terug in ons pakkie geld sodat ons nou weer 'n nuwe projek kan begin op wat ook al. So ek dink die goedkeuringsproses is ietsie wat dalk so klein bietjie gaan moet verander in jou skool, om te sê, kom ons kry voor die tyd goedkeuring vir 'n lys van betalings, en dan gaan julle dit op daai manier dan nou fasiliteer. Goed. So net vir doeleindes van die voorleggingkie hierso, gaan ek nou net aan my foon is op hierdie stelsel gekoppel, gaan ons nou, hoeveel geld is in hierdie skool, Frans? R500. Kom ons gaan kyk, kom ons gaan eers hier uit. Dan gaan ons nou eers bietjie na bankrekonsiliasie. As ons 'n rekonsiliasie doen van ons kasboek hierso op Junie, dan sal jy nou sien, goed, daar's R512.42 in ons kontantlose rekening beskikbaar. So julle het nou gesien, hy het 'n aparte kasboek, hy's heeltemal apart rekonsilieerbaar. Julle sal nou 'n nuwe perskleur item hierso sien. Julle ken mos nou hierdie inkleerboek rekonsiliasie storieetjie van onthou julle van dit. Links en regs dan. Op so mooi groen. Nou is daar 'n nuwe kleur, daar's 'n perskleur en 'n pers enetjie is 'n voucher. As jy 'n koopbewys uitgereik het, dan gaan hy op jou pers laat. Goed. So die oomblik as ek nou sou gaan en ek sou sê, maak vir my 'n betaling en ek wil 'n koopbewys doen. En ek wil 'n koopbewys en ek wil vir hom sê gee R1,000 uit. Of R10,000. En ek kan op enige projek gaan doen. Die oomblik as ek gaan sê stuur, dan gaan hy kyk en dan gaan hy vir my sê jy het onvoldoende fondse beskikbaar. Huidige balans is R512. Goed. So net dat jy verstaan, so dit net soos wat jy nou die geld in die blikkie is nou te min, jy kan nou nie meer uitgee dat jy kan nie in 'n minus en gaan jy julle verstaan met baie goed. Goed. So kom ons doen net vinnig hierso wat ek graag wil gaan doen nou is ek gaan nou vir myself 'n koopbewysie stuur. Dan gaan ek online gaan nou ek doen nadat weet nie of julle my sal help nie. Dan kan ons gou op Mr. D delivery app gaan ek vir ons almal donuts bestel wat hierso sit. En dan gaan dit vat omtrent so 40 minute om die donuts hier te kry. Hoopelik gaan julle genoeg vrae dan kan julle deel in die donuts, die wat vroeg moet loop gaan uitmis en jammer vir die aanlyn mense. En ek wil eintlik maar net vir jou sê dis regte geld wat in die regte wêreld regte goed kan doen.
Dit is nie monopoly geld wat nie werk nie. So ek gaan nou net R500, so wat ons nou gaan doen, ons gee nou maar vir myself, so ons maar vir R500 werk ek doen. Fransie, ek vind dit ja, so kom ons doen R500 en dan gaan ek sê, ek wil hierso sê, Ek sal van skool toe. Verversings. Goed. En wat nou hierso belangrik is, om te sê teen watter groot rekening of projek wil jy nou eintlik hierdie doen, né? Ons is nie eintlik 'n nuwe projek gevat het in Fransie. Kom ons doen 'n nuwe projek. Ek val myself hier redelik in die rede. Ons gaan eers gou 'n nuwe projek skep. Skep 'n projek en ons projek se naam is die D6 Selvax demonstrasie. En ons gaan nou hier allerhande, dink ons gaan vir die projekbestuurder. Dis belangrik hierdie. Goed, dit maak nie saak nie. Hierdie goedjies ken julle. Moet ek iets sê of kan ek net sê voorbei? Ja, ons 'n projek. Goed, en nou kan ons sê goed, ons wil teen die projek wil ons nou ons donuts gaan betaal. Goed, so ons gaan 'n betaling doen. Maak 'n betaling. Kyk, ek het hierdie skerm al 17 keer gedoen, so julle ken dit al uit julle koppe uit. Myself wel sy gee van R500 en ons gaan hierso sê verversings. Doen julle as ek goed by jou skool, verversings. En ons gaan sê projek nommer 2. Goed. En die oomblik as ons die R500 doen, dan gaan hy hopelik vir ons raad kies. So, goed, die bewys is suksesvol bestuur. So letterlik wat die praktyk nou is, ek net laas my foon. Dan Robbie sê as ons die donuts kan poedhou, sal hulle graag vat, hoor. Kyk nou hierso. Ekskuus, daar is my foon, is dit nou weer gedisconnecteer. Goed, kan julle my foon sien? Ja. Goed, en kom ons kyk. Daar is my foon, as ek nou by 'n boodskapie kom, dan stuur hy vir my 'n boodskapie wat sê, "Hi, you just received a 168 Y-code voucher for R500 from D6 Demonstrasie School for D6 self, dit ek 'n spelfout gemaak daar. Selfbucks demonstrasie. So daai wat hy daar in die SMS stuur, is letterlik die projeknaam. Okay. So ekskuus ek het nou so dit gemaak. Jammer julle. Moet ek daar vanaf terugkom. So as ons nou hierso sal kom, ons gaan na my projekte toe. Ja, daar's die spelfout op my projek. Goed, maar ek dink die konsep gaan oor as jy 'n projek gaan skep wat sê onder 12 op die toer, dan sal hy sê oor jy het nou net 'n voorbewys gekry vir R500 vir die onder 12 op die toer. So kom die konteks, die persoon het onmiddellik die konteks van die goed. So as ons nou vanaf gaan net na my telefoon toe, dan het ons 'n voucher nommer. Goed, so, Donata, weet nie, van iemand gaan die nommer neerskryf. Hier is nou regtig geld, die mense online moet dit nou net nie alreeds gebruik het. Goed, en so 'n voucher nommer kan net deur een ou gebruik word. As iemand sê dis belangrik om vir die mense nog steeds te sê, hoor jy hou die nommertjie veilig. Dit is belangrik dat jy is in beheer van die nommer en so. Te enige tyd as die persoon voel die nommer is iemand anders kon dit dalk sien, is daar 'n manier wat hy kan inlog op ons stelsel en sê gee 'n ander nommer vir dieselfde bedrag, dan verander ons net eenvoudig die nommer. Maar ek dink nou nie hierdie is te ernstig van 'n probleem nie. Het jy die nommer? Ja. Goed. So wat sy nou kan doen, ek weet nie of ons dalk kan ons op jou foon moet doen nie. Ek kan hom seker kopie. Ja, dit kan ek doen. Ons gaan eers gaan so. Nee, ek kan dit nou nie kopie nie. Ek weet nie hoekom nie. Dalk het ek 'n simpel voor. Maar nie so. Ons gaan vir iets so by Mr. B, daar's Mr. B Foods. En kom ons kyk wat kan ons bestel. Hoeveel mense is ons? 15. Ja. So, nou kan ons 16, sorry.
So hierso kan ons gaan, ons is hierso by daai dingetjie, kan ons sê wat ek gaan ek vanaf sê is Woodlands of Menland. Menland. En maar wil jy net gaan kom help hierdie? Ja. Ek weet nie waar op hierdie ou gaan. Daar net gesê vriend vir die huis wat al hierdie doen. Dit is altyd R500. Tot R500. Goed, add to cart. Dis genoeg. Lekker plaas op deel. Wee, dan verskillende skies. Dit allemaal uit van die dingetjies. Naamkaart. Kies daar New York cheesecake. Dis New York cheesecake. Okay. Dus de 5de donut, wat die wil ek 'n keuse hê se maak. Lotus? Ja, daai is lekker Bourbon, lekker. Lotus Bishop, ja. Melkpout. Ja, ek het nou naamkaart een. Okay. Ken ek iemand vir 'n jam donut? Daai koffie in, lyk ook goed. Dat koekies nie nie eers draai. Is dit? Ja. Dit is wel goed. Misschien iemand wat 'n baie soek. Ook dit moet kyk, ek daai. Goed, so nou wil ek eintlik net terwyl sy besig is om daar te kies, wil ek nou net eintlik hê julle met die praktiesheid nou verstaan van hoe dit werk. Jy vat fisies hierdie kope bys, jy gaan nou kom ons sê jy wil nou brandstof in die bus gaan ingooi. Hulle gooi die brandstof in die oomblik as jy by die til kom en jy betaal daai voucher, dan sê hy, vir die so Starbucks, dis daar geld, ons sê vir hom, ja, dis soos 'n kredietkaarttransaksie. Dan sê ons net in plaas van dat hy die bank bel hy ons en hy sê, dan sê ons ja, daar is geld. Die oomblik as hy suksesvol is, dan pos hy die transaksie terug vir ons en ons sê oor okay, die transaksie is suksesvol en omdat ons die integrasie met D6 en dan pos ons weer die transaksie nou terug in die projek. Sy is nou basies besig om dis asof sy nou by die point of sale is. Sy is nou besig om die betaling te doen. Sy kies nou haar hele storie. En as sy nou klaar gekies het, dan gaan sy nou terug na die app toe en jy moet nou net by die app moet jy net sê Y-code. So as jy nou gewoon gaan by Waar promo code of Y-code? gaan jy nou net daar in, dan vys jy nou net daar by die Y-code in, apply, en die oomblik as hy dit nou doen, okay, so die oomblik as jy nou meer as R500 sou gedoen het, dan gaan die til sê oor die insufficient funds. Goed, daar kan jy nou sê hy apply, en nou kan sy net die betaling afhandel. Ek kan net sê cash en dan sê net klaar. Ek weet nie of die transaksie nog al reeds gepos het of wat nie. Wil jy loyalty-punte hê? Goed, en dan kan jy net sê continue with payment aan die onderkant. Hoekom het jy nie IBAN so hard? Ja. Bedank. Dit jy toebaar gas lastig. Daai klaar. Dis klaar wat hy sê nou. Ja, maar ek wil continue with payment. Ons het laas ook gesukkel daai sy daai bannertjie daaronder van sy foon, ek sukkel jy om daai knoppie te druk. Alright. Sê net cash, omdat jy moet cash kies. Cash sê. Cash kies omdat en dan sê pleasure. Goed, so wat nou gebeur, hierdie was nou so goed, jy het nou by 'n tolstasie gestaan, of by 'n Checkers gestaan, of in 'n Clicks gestaan, of by 'n Panarottis, of enige van daai en op die transaksie nou net gedoen. So as ons nou terug gaan na die stelsel, nou sê ons goed, ons gaan nou by my skool, die oomblik as ons nou kyk na ons sal ons by die projek kyk, waar kan ons die projektransaksies nou weer sien? Daar, Verslaag, finansies, maar ons lang was die hele projektdetail en ons gaan die self-bucks demonstrasie en ons gaan besigtig dan gaan jy sien, daar's 'n transaksie, dis die delivery fees vir personeel R363. So hierdie is 'n outomatiese postering, maar die oorspronklike plek waarteen jy die koopbewys uitgereik het, is waarteen hy daai transaksies kan doen. Yes, nee, ja, daar's 'n vraag. daar's 'n vraag.
Larita vra met brandstof. As die petrol joggie na jou toe kom in die kaartmasjien, hoe dan gemaak? Goed. So ons dan sê net vir hom ek wil met 'n white code betaal en die white code betaling gebeur in die winkel. Dan gaan jy letterlik net in die winkel in en jy sê wil dan net pond nommer 9 of waar jy ook al was. Hulle roep hom op en jy gee letterlik net die vouchernommer en hy kan nie betaal. Ons is nou besig met 'n paar baie interessante transaksies waar ons letterlik op die point of sale device gaan kom wat hulle gaan sê en dit is reeds by by McDonald's so. Alhoewel die McDonald's ons promote nie McDonald's nie, ons gaan hom net eers weer aan die gang kry. Letterlik op die McDonald's device is daar 'n ding wat sê wil jy met 'n kaart of 'n voucher betaal. As jy sê voucher, dan sê hy wil jy met 'n McDonald's voucher of 'n Cellbox voucher betaal. Nou julle kom ek sê net vir julle en dan kies jy nou Cellbox voucher, dan tik jy dit letterlik op die point of sale device in en dan werk dit. Goed, so ons werk daarna toe dat dit so maklik as moontlik kan wees dat ons kan sê hoor jy kan of binne by die til betaal of op die point of sale device dit maak nie saak nie. Ons grootste uitdaging as Cellbox is om die bewoording reg te kry vir hierdie mense want julle ek dink nie julle besef hoe hoë personeel omset is daar binne in hierdie winkels. 'n Shoprite waar ons gister wys gekoop het met 'n Cellbox voucher, eenvoudig maklik, môre kom jy by daai selfde winkel, daai persoon agter die til het vandag begin. Sy het nog nooit in haar lewe die woord Lycode of Cellbox gehoor nie. Dan sê sy net nee, ons vat dit. So dis 'n groot uitdaging wat ons het doordat jy die regte woorde kan gebruik. So ons het 'n dokument wat ons noem How to Use Cellbox wat basies vir jou sê per winkel watter magic woord moet jy gebruik. Laat hulle nou kan die regte knoppie op die til druk. Want jy moet ook net verstaan in hulle wêreld, daar's honderde knoppies op daai tiller en maak die til oop. As hy klik op vouchers, daar's 50. As hy die verkeerde knoppie klik, werk dit. En dan pos hy natuurlik nou nie terug nie. Goed. Nou wil ek net vinnig vir julle dan hierso die transaksie. Ja. Ek het ook net 'n vraag. Hoekom is die R500 wys nou goed daar? Goed, want die R500 was nie teen die projek uitgewys nie. Dis nie deel van die kostering as hulle vir jou wys. Dan sê dit net hardop dat hulle net aanlyn ook mooi kan hoor wat was die vraag? Die vraag is basies hoekom lê die R500 nie teen die projek uitgereik? Goed. Want die R500 is nie 'n koste nie. Ons pos die kostes van die projek, want onthou nou eintlik het jy R500 is in jou kaart gewees, staan. As jy R500 in jou bankrekening insit, jy pos nie die R500 ergens nie, dis soos jou petty cash flip wat al jy pos net die transaksies wat jy doen daarteen. Maar as ons byvoorbeeld nou na die bankrekonsiliasie sal kyk, dis nou ek net dat ek opsit. En ons gaan sê ons wil dan ons Cellbox rekening rekonsilieer vir Junie. Dan sal julle sien, daar is die R500 se vouchertjie wat uitgereik is en nou het ek by Mr. Delivery Foods het hierdie persoon daai geld gespandeer. Goed, daar lê die 363. Ek kan op hierdie ding nie klik net Frans, hier regs. Ja. As ek op hom klik, dan gaan hy vir my die detail transaksie wys. Hierdie is soos 'n bewys van betaling of wat ook al, julle ken hierdie hele storie. Goed, maar wat nou hier lekker is julle kan sien, nou is daar en kom ek wys gou vir jou wat het die persoon gekry. As ek nou net kan teruggaan weer na my foon toe. Waar is nou my foon? Goed, so basies wat ek nou terug gekry het, die oomblik toe ek daai betaling doen, daar sê hy vir my, you just paid 363 to Mr. Delivery Foods, your new, oepsie, daai spelfout het my nou weer kom voucher balance is daai, sien ek het R136 oor. Goed, so as ons nou na die kasboek gedeelte kyk, daar kan jy sien, ons het nou nog net R12 op ons petty cash oor, maar die meneer sit ons nou met R136 op sy rekening. Goed, nou as hy byvoorbeeld nou 'n tweede transaksie wou doen, nou kan jy met hierdie ding presies aangaan en 20 transaksies gaan doen. Daar's geen beperking op die aantal transaksies nie. En hierdie, kom ons neem net maar die gedeeltelike betalings kan bly voortgaan en hy gaan tot daar nou nie meer geld oor is, gaan dit so wees. Die oomblik is, as die meneer jou bel en sê my geld is op, jy moet my weer R500 stuur. Die oomblik as jy vir die R500 stuur, Frans help my.
dan gaan hy dit top up outomaties. So dan gaan, so kom ons sê ek het nou R136 oor, jy stuur vir hom R1000, dan kry jy 'n nuwe SMS wat sê, jy het nou 'n voucher van R1136, 'n nuwe een met 'n nuwe nommer. Daai R136 se voucher is nou weg. Goed. Maar ons kan ook sê, ja, Moet jy dan die 136 met die ou voucher betaal, se nommer betaal en dan die res? nee. Nee, Hy doen 'n outomatiese merge. So met ander woorde, die oomblik as die skool vir dieselfde selfoonnommer 'n voucher stuur, dan gaan kyk hy sê net, hierdie ou het al 'n D6 voucher, ek auto top up hom met die bedrag wat hy ook al vir hom stuur. So as die meneer vir jou sê die geld is klaar en so, dan is dit net eenvoudig om dit te doen. Ja, hier's nog 'n vraag. As jy's aanlynse mense, ek hoop julle het gehoor. Hy was duidelik. Goed. Hoe gaan hy dan wys op 'n bankstel? Gaan daai R500 dan wys R1500 en dan trek hy die uitgawes af of sluit hy hom af en Nee. Hy gaan elke liewe vouchertjie wat jy doen, gaan totaal en al apart. So as ek vir myself dink, ek kan nou vir myself nou R10 stuur. Ons sal dit seker doen, nee Frans. Kom ons doen gou-gou. Ek het nou al die geld ongelukkig opgebruik in een transaksie, net soos my kinders. Ons los geen klein geld oor nie. So as ons sê gaan direk, maak vir ons 'n koopbewys, stuur weer vir Daan. Natuurlik as ek nou meer as R12 stuur, dan gaan hy die insufficient funds storie kom. Dan kan ons hier sê verversingspersoneel 2 en ek moet nou net my Saltbucks demonstrasie projek kies. En die oomblik as ek dit stuur, dan kan ons gou gaan kyk wat is my SMS wat ek kry. Goed, waar is ons nou? Wat gaan hy doen? Goed, daar gaan hy nou vir my sê, you just received a R10 voucher van demonstrasieskool. Jou balance for wel, hy stuur dit nou tog apart, Fransie. Ons kyk hom Ja, so ons moet net die auto merge funksie net aansit. Okay, so maar ek dink julle kry die konsep. Dit is 'n stelling op Saltbucks self om te sê as jy dieselfde voucher stuur, moet jy hom apart stuur of moet jy auto merge. Ek dink ons net die setting gaan regmaak. James, can you just check that? Ja. Please. As hy vir twee verskillende projekte is, as hy vir twee verskillende projekte is, gaan hy nie mens. Fransie? Ja. 5. Goed. Sê net weer aanlyn wat. As dit vir twee verskillende projekte is, dan sal die voucher nie merge nie. Hy hou die vouchers per projek apart. Goed. En die posterings gebeur apart. So hy sal nie die een projek, soos een onderwyser 3 vouchers het vir 3 verskillende projekte, pos hy elke nommertjie teen die spesifieke projek af. Goed. Wat nou lekker is ons kan nou sê, goed, ons is klaar met die projek, ons wil die geld nou terug hê in ons wallet, nie meer in die meneer se wallet nie. Dan gaan jy eenvoudig as finansies in, jy gaan op jou reconciliasie net Frans, dan gaan jy hier by cashless in, en die oomblik as jy op die rekening is hier aan die link, sien jy daar is die R10 wat ek nou ook uitgemaak. Die oomblik as ek nou sê ek is nou klaar met hierdie projek, met daai R500 gee, klik ek op hom op die linkerkant, dink ek, né? Op die vers. Is dit al? Ja. Ok, dan doen hy niks. Ja, jy moet op my hyperlink. Op die hyperlink, ekskuus julle, ek wil die recon doen. Jy moet op die hyperlink klik, sien jy daar en dit is, jy pos die voucher. En dan sal hy vir jou daar sê, betaling vir so en so, wil jy die koopbewys kanselleer en die balans van R136 na die kontantlose rekening terugplaas, as jy sê ja, dan basies kanselleer hy daai nommertjie en hy sit die R136 nou weer in die skool se beskikbare fondse om te sê, weet jy wat gaan. So, hierdie is baie soos, ek dink skole, die praktyk is net van hoorie, julle, dis nou nie asof ons een projek beslag nie. Ons verkoop nie net kaartjies vir hierdie, of 'n koopverkoping of van goedies, soos in 20 van die goed wat gelyk gebeur. En om boek te hou van die een van daai agter op 'n pakkie 30, ek weet nie ou hele boek nie, my daar het ons so begin, dan word dit nou so gedoen. Hierdie is amper soos 'n debietkaart wat jy vir iemand kan gee. Nee, ons sê hoorie, nee, daar's hy. En jy gee hierdie goed nou nie vir elke Janrag in sy maat nie. Julle gaan voor die tyd, as jy daai goedkeuring kry, sê daai, nee, R2000 vir daai persoon, jy moet daai goedkeurings in plek kry, sodat iemand nie na die tyd na jou toe kan kom en vinger wys en sê, ja, maar
kyk nou jy het R1000 vir jouself gegee. So julle as hierdie goed om hulle sê met hoe sê die Engelse, with great power comes great responsibility, nee. Jy moet, dit is aan die een kant kan dit jou lewe baie makliker maak, maar jy moet jou papierwerk nog steeds in plek hê om seker te maak jy het die goedkeurings in plek sodat die stelsel vir jou lekker kan werk. Wat dink jy hoe lekker is dit nou? Meneer bel jou uit die Kaap uit, hy het 'n probleem, sy geld is op of die bus het gebreek onvoorsien, kry die toestemming, stuur vir hom geld op sy selfoon direk en hy hanteer homself. Teenoor om nou 'n donkie of 'n perd probeer opsal om geld vir hom uit te kry met daai en die volgende. En ek dink dit is maar op die einde van die dag dink ek in 'n meetdom wat ons graag vir julle wil wys. Maar julle ons kan net groei deur insette. Die stelsel jare terug het net begin met 'n basiese proefbalansie en 'n bietjie billing wat ek kon doen. Vandag kan help 'n bietjie meer doen. Ons sport julle insette om te sê wat van dit kan julle vir ons hierdie ekstra inbou en so. Ja. Dit toch lekker dan. Stelsel. Nee, Tollekker is nog nie op ons stelsel nie, maar dit is fantasties. Ons kan nou gaan werk na daai om te sê. Maar kom ek verduidelik net vir jou gou hoe dit werk. Dit is amper soos 'n hoender-eier situasie. Ek kan nie die Tollekker kry want die eerste vraag vir ons hoeveel transaksies gaan ons in 'n maand doen. Want hulle met al hulle mense gaan oplei om te sê ou gaan sê kom met 'n Selvax voucher betaal. Nee, dan moet die mense gaan oplei. Dan gaan hulle sê 7 transaksies, dan sê hulle vir my nee. Verstaan jy, want ons kort die volumes. Jy kan nie die volumes kry as jy nie die toppie het nie. Jy kan ook nie die toppie kry as jy nie die volumes het. So ek dink dis 'n goeie een want ek dink dit is prakties en dit sal 'n lekker een wees. So ons kan definitief gaan praat met die mense. En as ons julle insette en ondersteuning daar nodig het om te sê teken 'n petisie, julle wil dit so doen, dan kan ons vir hulle so ietsie doen. Maar ongelukkig nou nog nie daar. Ja, Linda. Jy het gesê as jy kontant trek is daar R10 koste aan verbonde. So is daar nie koste aan verbonde aan elke transaksie soos die Mr. Delivery, dat daar ook soos 'n bankkoste en dan vir daai R500 sê maar ek het 3 transaksies daarteen. Is daar nie koste aan elke transaksie verbonde? Daar is, maar wat ons nou besluit het om te doen, is om te sê, goed, ons maak dit maklik vir die skole. Ons gaan 'n vaste fooi van R300 'n maand vra vir unlimited transaksies. Goed, dan kan jy 1 transaksie 'n maand doen, jy kan 1000 transaksies 'n maand doen. Vaste koste en ons wil dit pilot, kom ons sê tot die einde van Desember hierdie jaar. Laat ons kyk hoe werk dit. En die hele idee is maar om te sê, as ons, my droom, is om te kan sê, as 'n skool meer as R20,000 'n maand deur die platform sit, dan hoef jy nie eers hierdie R300 te betaal en dan kan ons dit waive. So, hoe ons geld maak, hoe Selvax werk is, ek het letterlik nou 'n ooreenkoms met Christy Green of Mr. D, wat sê, hoorie, ek gaan vir jou mense bring, ek gaan vir jou 'n transaksie bring, dan betaal hulle my 'n fooitjie, omdat ek die transaksie na hulle toe bring. So jy kan of met jou FNB-kaart betaal, of jy kan met 'n Selvax voucher betaal. So dit is hoe ons geld maak uit hierdie hele storie. So om ons proses net, omdat ons het 'n integrasie fooi met D6, wat ons vir D6 moet betaal, want ons dink net, ons kan 'n klomp transaksies kry, as ons die integrasie basis het. So dis hoekom my droom is om te sê, oor 6 of 12 maande, aan die einde van hierdie jaar se Desember, kan 'n ou dalk kyk hoe hierdie skole dit gebruik, en dan kan ons vir julle sê, as julle meer as R20,000 'n maand op hierdie platform spandeer, kan ons dalk hierdie R300 fooi afskryf. Vir nou, tot einde Desember, R300 vaste unlimited transaksies, en dan kan jy dit hanteer. Maar dit is vir ons meer werd as julle vir ons insette gee, rondom groei en veranderinge, en om dit vir julle makliker te maak. Nou, ek dink nie ek kan dit veel makliker maak as om oomblik toe die meneer die busie se geld spandeer, sien dan sy klaar gepos by jou. Jy moet nou net die strokie kies, as jy nou die strokies nodig het en so kan jy dit nou maar net kry, maar minstens hy kan nie vir jou sê R200 het gegee, maar R250 spandeer. Verstaan jy? Want hy pos direk van die kontak self. Goed, daar's 'n aanlyn vraag. Kan die onderwyser kontant trek met die voucher om soos byvoorbeeld Tollekker te betaal of om te betaal by 'n verskaffer wat nog nie op is nie? Dit is in der waarheid presies waarvoor ons die kontant opsie gedoen het.
sodat jy kan sê dit kan onttrek word. So, onthou julle die begin het ek vir julle gesê, ons het nou net eers die eerste stappie geneem om te integreer. So alle koopbewyse wat ons nou uitreik, kan onttrek word, kontant. Ons kan dit stel om te sê, hierdie koopbewys moet gespandeer word, hy kan nie onttrek word. Goed, so daar sal in die toekoms, as die behoefte daar is, dan sal ons daar 'n opsie bysit wat sê, kan onttrek word, ja of nee, op 'n koopbewys. Waar wil jy hom gespandeer? Wil jy hom net vir brandstof hê? Wil jy hom vir groceries hê, kruideniersware, vir medies, of net vir 'n spesifieke winkel? Wil jy 'n Woolworths, wat ons nog vir Woolworths nie kan versopas? Wil jy 'n Woolworths voucher tipe hê? Verstaan jy dit? So, hierdie, ons is nog nie daar nie. Ons het nou net gesê, kan ons net begin, laat ons kan transaksies kry, laat ons kan hoor wat is die behoefte, en as ons die behoefte gekry het, kan ons meer en meer ekstra knoppietjies vir julle bysit om te sê, ring-fence hierdie vir ons net na dit toe, of maak hom dat hy nie kontant kan onttrek. Daar's nog 'n vraag aanlyn. Slegs by 'n winkel op die lys deur die cashback en nie by 'n ATM nie, is ek reg? Ja, tans is dit so, dit is nog nie by die OTM's nie. Daar is gesprekke met die OTM's. Enigste probleem is, hulle vra ons R50 om 'n transaksie te doen by 'n OTM. So, weet jy wat, ek nie R50 betaal nie, dink ek nie julle gaan. En nog 'n vraag, kan julle asseblief 'n volle uiteensetting van alle Cellbox transaksiekostes vir die skool verskaf, want gebruik van enige stelsels moet na BL verwys word vir goedkeuring. Ja, so ek dink wat ons sal doen is, ons sal 'n klein voorleggingspapiertjie standaard enetjie hê, wat as julle nou vir Principal's Choice kontak, dan sal hulle vir julle 'n hele pakkie stuur wat die hele voorlegging is, met hierdie, kom ons sê dit nou maar skool voorlegging spesifiek, wat al die kostes en so bevat. Maar ja, goeie vraag en dan 'n goeie. Julle sal dan ook 'n aanlyn kontrak teken, ek dink dit is baie gewoon daaraan met D6 se goed. Ons gebruik basies min of meer dieselfde tipe van tegnologie daar. So as die BL sê hulle die voorlegging is reg, dan sal iemand net aanlyn die kontrak teken en dan kan hulle vir julle die implementeer. Goed, nog vrae? Ons is al moeg gepraat en nou het nog nie gekom. Is dit 'n ekstra koste aan die se kant in ons rekening? So want ons betaal vir elke ekstra ding. Nee, Nee. nie aan die se kant. Goed, dan nog vrae? Het julle vrae gepos of Pauls gepos daarso Ja. wat is die Paul se antwoorde? Wat het julle gevra? Gebruik julle kontantlose betalings in die skool? Wat nog 'n Die antwoord is ja, Linda. Ons het nou verlede week besoek van die departement gekry oor en daar het hulle gesê 'n debietkaart se limiet is R3000, jou kleinkas is R3000. Of dis jou keuse van jou besluit. Hoe sal die Cellbox dan wees? Sal dit tel as 'n debietkaart? Hoe sal mens dit dan onder watter beleid sal mens dit? Ek dink 'n mens moet Want is baie soos 'n debietkaart. ja, jy kan dit 'n debietkaart noem as jy moet, maar jy hoef. Jy kan dit 'n kontantlose kleinkas noem as jy moet, maar jy hoef. Ek dink op die einde van die dag, ons almal sit met skole en ons wil effektief wees. Dis op die einde van die dag wat ons wil doen. Ek bedoel, ek sê nie R3000 is nie baie geld nie. Ek sê net, jy kan nie vandag 20 kinders op 'n toer stuur en jy moet R3000 op mekaar sit. Hallo, goed, gaan nie werk nie. Nou moet jy almal verskaffers voor die tyd betaal, deposito's, toer word gekanselleer, geld moet teruggekry word, kansellasie fooie. Ek praat nie eers van daai goed. Ek dink, daar's die praktyk en dan is daar die departement. En ek praat nie teen die departement nie, ek praat net van om 'n plek prakties te hardloop. So, ek dink jy moet gaan noem dit wat jy dit wil noem, maar jy kan moet dit net nie 'n bankrekening doen nie, maar dit is nie teorie is dit seker 'n bankrekening. Nee, kan dit wees. Jy
Jy kan R100,000 in hierdie rekening sit in vouchers, nee. Die ding wat ons nie wil doen is om te sê ek wil iets wegsteek. Dis glad nie. Dis die laaste ding wat ek wil. Ek wil alles publiseer. Julle, ons pos outomaties, die meneer hy het gesê hy gaan dit koop, toe gaan koop by dat. Hy gaan moeilikheid kry. Verstaan? En ek dink op die einde van die dag gaan dit vir my net oor die praktyk. En as hierdie 'n meganisme vir jou is en jy sê ek sien dit as 'n debietkaart stelsel, weet jy dan gee jy maksimum R3,000 op 'n voucher. En dan is jy tevrede en jy het jou tikboksies en as iemand daar kom dan sê jy die maksimum beleid wat ons gee op 'n voucher is R3,000. Dan skryf dit dan in jou beleid in. As jy sien dit werk, nee, dan moet jy of jou beleid gaan verander of jy moet sê dit is nie meer 'n debietkaart stelsel. Dit is 'n kontantlose kleinkas. As hulle sê die kleinkas het nou een of ander beperking, dan sê dis 'n kontantlose stelsel, dis 'n betaalstelsel. Weet dit is so goed ek wil vir jou sê jou salaris mag maksimum R3,000 per persoon wees per maand. OK, dis pragtig. As dit nou 'n reël is en jy moet R18,000 kry, weet jy dan moet ek net jou 6 betalings maak. Verstaan? Daar's 'n manier om daar by te kom. Dit is net onprakties. So ek sê nie ja nie en ek sê ook nie nee. Ek sê net maak nie meer. Hierdie is 'n platform. Gaan gebruik hom soos wat jy dink dit vir jou kan werk. En ek dink dit gaan vir my interessant wees om te sien hoe skole dit gebruik. Nee. En ek het eintlik 'n groter 'n volgende fase van hierdie projek wat ek eintlik mee besig is. Hierdie is die eerste fase wat ons wil doen. Ek dink hier's ongelooflik baie geleenthede as 'n mens iets soos hierdie kan regkry en jy kan dit terugvat na jou gemeenskap toe en jy kan amper 'n tipe van 'n ja, jy kan dit meer van 'n groter ekosisteem. Ons is met 'n pilot site besig waar ons 'n collective buying model geskep het, amper soos 'n tipe my school konsep. Ons pilot dit nou nog en ons kyk en dit gaan eintlik baie goed daarso. En ek dink daar's baie geleenthede in hierdie mark om na iets te kyk. Julle van die enigste verskil wat ons kan maak is ons moet plekke gaan kry of met geld in skole inkry. Hier's 'n geleentheid van iets waarmee jy kan geld gaan genereer as jy die volume is. Goed. So ons is nog nie daar nie. Ons wil nou net eers sê gebruik dit. Kom ons kyk hoe gebruik jy dit. In plaas daarvan om R20,000 met 'n EFT oorbetaling te doen vir Takealot of met 'n kaart, betaal net met jou Cellbox voucher. Jy kry presies dieselfde masjien word afgelewer, maar dit stel dat jy nie jou R300 fooi dalk hoef te betaal van Januarie volgende jaar af. Jy verstaan die konsep wat ek probeer sê. Ek hoop ek het jou geantwoord Linda. Ja. Ek dink as mens om jou probleem aan te spreek, dink as mens dit as 'n bankrekening wat jy maar beskryf in jou finansiële beleid. En met elke oorplasing wat jy doen of vouchers wat jy koop, nog steeds jou goedkeuring het. Ek dink dan is jy gecover. As jy nog steeds, ek meen as dit vir 'n toer is en dan sê goed, ons gaan daar eet en dis soveel kinders en dis soveel rand, totaal skuld R30,000 en as jy dan die hele ding het en na die tyd kan jy net al die bewyse weer aansit. Ek dink dan is 'n mens maar die vooraf goedkeurings is belangrik. Ja. Goed. Julle die donuts het nog steeds nie gekom nie. Almal vir ek eintlik vandag. Goed, julle as jy enige die van julle wat skaam is wat nou nie eintlik iets sou vra nie, julle kan na die tyd kom praat en vra. Maar ek dink in 'n neutedop is dit wat ons min of meer vir julle wou gewys het. Dis om te sê daar is 'n makliker manier hoe jy eintlik uitgawes wat jy altyd met 'n debietkaartstelsel gedoen het of uitgawes wat jy kontant moes gaan trek het, hoe jy dit eintlik makliker kan maak. En ek sal nou terwyl ons vir die donuts was, ek sien daar's nog 'n aanlyn vraag ook, sal ek vir julle vinnig net op die Cellbox kan wys as jy byvoorbeeld lone sou wou uitbetaal. Hoe jy dan eenvoudig net 'n lysie van selfoonnommers en jy betaal lone uit en so. Maar ja, daar's 'n aanlyn vraagie. Sou dit beter wees om 'n betaling per item wat begroot is as uitgawe te doen in plaas van een groot bedrag? Byvoorbeeld maak jy 'n betaling vir spur en vir brandstof en vir skeieregters of maak jy een vir die hele toer? Byvoorbeeld as hulle op die ou end minder gebruik vir die etes, maar meer vir die brandstof, sou dit dan beter wees om een betaling te laai. Ek dink dit gaan weer daarop neer op die projek.
Ja, ek dink op die einde van die dag gaan dit oor op 'n projekbasis as jy my sou vra. Ek dink dit gaan baie moeilik wees vir 'n meneer om nou te sê ek dink dan gaan ons kyk elke projek het van sy begroting. Dan is so ver ry so veel julle vir ons al daai goedjies. Dan het hy soos 'n begroting. Ek sou sê een koopbewys vir die hele projek per projek 'n aparte een. Want die oomblik as hy hom gebruik teen die projek gaan hy kos. Hy gaan na die tyd as jy die projek nie gaan ontleed, dan gaan hy ons net sê hoe hier wat brandstof, hoor die meneer jy het gesê gaan R1000, nou die R3000 se brandstof. Jy verstaan. Maar gesprekke is nog steeds gesprekke wat ons op die tafel het. Maar ek bedoel as jy nou van mekaar te gee. Net sit jouself in 'n situasie vanuit jou kaart. Jy gaan tog net vir hom 3 kaarte gee. Oor hier spandeer jy dit is onprakties so dit. Vat dit altyd terug nou jy nou gewerk het tot as hy kontant gehad het. Wel hy vat dieselfde pakkie geld en hy betaal al sy goed en na die tyd vul hy 'n strokie in en hy sê hier is die opsomming en hier bring hy die klein geld terug. So ja, ek hoop ek het daai vraag aan. Goed, was hierdie vir julle 'n nuwe insig of 'n nuwe manier van dink en doen oor 'n moontlike kontantlose manier om 'n klein kas te hanteer? Het julle al daaraan gedink om te kyk na plekke soos Chamberlain's, Boulders, want dit is nogal 'n plek waar ons baie geld kan leer. Ons probeer klipbaar om 'n knoppie op hulle til te kry. So ons is op 'n projek by Makro. Makro is deel van Massmart en Massmart sal ons dan natuurlik Boulders kry. En julle ongelukkig, en dit is hoe hierdie retailers werk, dis kompleet na die tolhek situasie. As al die skole nou na Boulders Warehouse toe gaan, daar waar julle koop, en sê, hoorie, kan ek al met 'n Cellbucks voucher betaal? Waar is die manager? Hoorie, ek wil met 'n Cellbucks voucher betaal. Verstaan? As die ouer by 10 ouens hoor, dan sê hy, hoorie, wat is hierdie Cellbucks? Dat ek hulle bel, hoorie julle, hoe kry ek 'n knoppie op my til? Verstaan jy? Ons sit byvoorbeeld, daai Spar in Menlo Park. Ek was al moeg. Nou is in Eldana, ek weet nie of sy aanlyn dalk is nie. Ja, hulle was ons toetskool, sê hulle is net, hulle nou net daai Spar. Ek bedoel, nou ons het 167 sparre op. Nee, daai een by hulle by Menlo Park is nou nie op. Weet jy, die skool spandeer ongelooflik baie geld daar. Maar die ou is nou nog net half moeilik. Verstaan, so dit is nou ons het letterlik, al wat daai ou moet doen is hy moet 'n papiertjie teken, dan kom daar 'n knoppie op sy til wat sê Cellbucks. Die woord Cellbucks staan letterlik op sy til. En dan sit soos dan werk. Maar jy kort 7 skole wat gaan sê, hoorie man, kan ek met Cellbucks voucher nie betaal, en as die ou dit naderhand al goed gehoor is, dan gaan hy my bel. En dan gaan ons sy til vir my gaan. Goed, so ek dink ook, hoop julle verstaan my wêreld van ek wil soveel as moontlik winkels hê sodat jy enige plek mee dit kan betaal. Ek dink 'n groot ding is as ons op die point of sale devices kan kom, as ons op die kaartmasjiene en sê voucher of kaart. En daar is 'n groot dryf wat ons nou het saam met van die mense met wie ons hierdie integrasies doen, om dit reg te kry. Maar ons het hard gewerk vir die laaste jaar, James en sy span, om al hierdie dinge moontlik te maak en om dit meer eenvoudig te kry. So, dat ons 'n klein winkeltjie wat 'n bloemiste is langs die skool, sy kan ook 'n Cellbucks voucher vat, letterlik net met 'n selfoon. Sy kan 'n selfoon, sy kan 'n voucher op haar selfoonnommer intik en môre betaal ons daai geld in haar bankrekening. Goed, net dat jy dan weet dis hoe dit werk. Die oomblik as jy die voucher by Takealot byvoorbeeld gespandeer het, dan vat ons stelsel al die vouchers wat ons vandag gespandeer het van al die skole en al die gewone mense en ons sien oor, dit was hierdie bedrag, ons betaal daai geld oor aan Takealot. Basies dis hoe dit werk. Goed, daar's 'n aanlyn vraag wat gou van eers, ekskuus jammer. Robbie het amper 'n comment, ek weet nie of jy dalk ook iets wil sê nie. Plattelandse dorpe het nie al die vendors beskikbaar in vergelyking met die groot sentrale nie. Ek weet nie of jy iets daaroor wil sê nie en dan sal daar's nog 'n vraag. Ja, ek hoor ek kom maar terug nou wat ek nou net gesê het van hierdie bloemiste. As daar winkeltjies is in jou area, die persoon hoef nie eers 'n vreeslike groot point of sale nie. Hy kan 'n gewone kasregister hê, maar dan het hy soos 'n foon of 'n tablet lapsie til wat hy kan 'n voucher mee vat. En julle nou net in die praktyk verstaan. In 'n Checkers, ons kan nie 'n tablet hier langs onder in 'n laai hê, as jy met 'n voucher betaal, alles werk met die til en dan gaan jy net die tablet uithaal vir jouself. Dit werk. Dit is totaal onprakties. As dit op 'n klein plattelandse dorpie is, die ou kan met sy selfoon begin.
En dan kan ons dit naderhand op sy winkel se proses daar integreer. Want die ou wil nie verskillende maniere hê hoe hy werk. Goed, so, maar ek dink dit ons het 'n stelsel waarmee ons kan geld inkry deur byvoorbeeld skole wat sê hier's geld en ons julle ry die koopbewyse uit en hulle gaan spandeer dit by winkels en ons vat daai geld wat jy inbetaal het en ons betaal dit aan daai winkels toe. Letterlik. So dis soos 'n mini visa tipe van stelsel, dit werk presies so. Want dit is wat letterlik wat Cellbox se tegnologie kan doen. Ja, ekskuus. Ek gaan van eers hier's 'n vraag in die kantoor. Ja, jy het al aangeraak, maar ek net seker maak ons betaal nogal baie buite skeidsregter fooie, soos R200, R150. Maar as ek vouchers nou gaan uitreik op die stelsel, die personeel gaan vooraf gelaai wees aan wie dit uitmaak. So gaan daar 'n opsie wees om 3 vreemde selnommers tydelik te laai vir daai mense direk hulle skeidsregter fooie op 'n voucher te betaal en hulle weet dit delete. Want hulle gaan nie permanent op my personeel wys nie. Ja en nee. So, die volgende fase van die integrasie. As ons sien daar's aptyd en jy doen transaksies, nê? Want dit gaan net ek kan net teruggaan na D6 toe en sê D6, die skole soek hier. Julle sit vir ons daar 'n knoppie in wat sê skeidsregter betalings of lone betalings, nê? Want as ek nie transaksies het nie, kan ek nie na hulle teruggaan. So julle moet my help sodat ons hulle oor die lyn kan kry om te sê, okay, hulle gaan daar vir ons 'n knoppie in die stelsel sê wat betaal vreemde nommers. Verstaan jy? Tydelik. Solank as wat dit nie daar is nie, kan jy met daai username en password wat vir jou gestuur word, kan jy hier inlog op cellbox.com gewoonweg, losstaande. Maar as jy dit hier pos, dan pos hy nie terug in D6 in. Verstaan jy? Hy gaan net jou treasury gebruik. Dan moet jy die transaksie letterlik net met die hand gaan intik. Soos 'n gewone sal dit 'n betaling of 'n journal wees, Frans. Gaan jy betaling maak, nê? Uit my kontant lose Cellbox rekening na skeidsregters fooie. Want dan kan jy hier inlog en die betaling fisies hier laai, nê? Ek weet nie of ons nou nog gou 'n minuut daaraan moet spandeer nie. Die hoor nie. Kan ek maar aangaan nie. Ja, is welkom. Goed. So dan sal jy fisies dan in Cellbox inlog op ons eie portal wat nie geïntegreer is nie. En dan kan jy nou goed, dan gaan jy onmiddellik vir my vra, maar kan ek nie nou al my koopbewys hier doen nie? Die antwoord is ja, maar die oplossing is hoe dit gaan 'n gesukkel wees. Want nou het jy hier weer 'n losstelsel waarmee ek nou moet 'n CSV file download. Ken jy die CSV file nie? Ken jy dit sukkel? Ons hou nie van sukkel. So dan kan jy die integrasie, daai fooitjie wat jy betaal. Dit is verhou op sukkel kwadraat asseblief. Dit kos net die goed outomaties vir my, dat ons kan ophou sukkel. So maar as jy byvoorbeeld sou 'n lone wou betaal, dan kan jy ek gaan gou sommer hier vir 2 of 3 mense ietsie stuur. Kom ons kyk gou hierso. Hierso kan jy jou vorige lys van al jou betalings dan basies sien. En as jy nou hierso gaan sê hierdie stelsel is net in Engels miskien. Ja. Die nou daar was ons nog opgewonde om dit Afrikaans te leer. Goed. Hierso gaan jy basies sê stuur vir 'n lys van mense. Kom ons doen dit gou. Kom ons sê gou vir julle dis die D6 demo. En kan ek gou 2 of 3 van julle se selfnommers kry? Daar's sommer 02 075 3441. Goed, en hierso kan jy basies sê jy wil R100 vir daai persoon stuur. En hier kan jy gaan sê wat se tipe geld wil jy vir die persoon stuur. So in die D6 wêreld hoef jy nie hierdie te kies nie. Ek en Frans doen hierdie in die agtergrond outomaties. Maar as ek wil sê ek wil vir jou 'n tydplaat voucher stuur. Kom ons kyk hoe ons tydplaat. Goed. As tydplaat, moet jy vir my nog 'n nommertjie se nog een of ander iemand. 076 94 52 51. Goed. Ek gaan net tot daarso nog van dan nie vir nog iemand nie. Sien julle hierdie upload CSV file wat hier is? Goed, daar sou as jy 'n salarisstelsel sou gehad het, spreadsheet, nommertjie, bedrag en voucher tag, dis net daar sê 168 cash, want as jy sê 168 cash, dit beteken net dis enige Cellbox wat wil vat. Nou jy sal sien of sit 'n 168 kodetjie vooraan, want die voucher nommertjies wat jy kry, begin almal met 'n 168 kode. En ek is op 'n missie om op die tille 'n 168 knoppie te kry. 168 kom van 24 times 7 af. Dis maar net 'n unieke manier om dit te identifiseer om te sê, okay,
Dit is 'n 168 knoppie en dan hopelik is al eendag 168 knoppies oral en dan weet jy, o ja, dit is daai stelsel wat hopelik jou lewe verander het of dit makliker maak. Goed. Meneer Gou, wat gaan ons vir jou? Wil jy ook dit miskien vir jou hou moderator? Goed, wat jy hierso kan doen, julle en dan werk hierdie sien julle aan die bokant praat ons van 'n community. 'n Community het 'n klomp reëls op. En een van die reëls van 'n community kan wees, as ek nie weet wie hierdie user is nie, mag ek nie vir hom geld stuur. So as ek byvoorbeeld nou hierdie nommers laai, hierdie stelsel weet nie van hierdie nommers nie. As ek sê stuur, dan kan hy sê nee, ek weet nie wie hierdie gebruiker is nie. So jy moes eers die gebruikers soos in die D6 geval, die onderwysers is in die D6 community, ek kan vir hom geld stuur. Hierdie enetjie, hierdie demo ene is opgestel om te sê moenie worry nie, as daar 'n nuwe nommer is, stuur net vir hom die geld. Dis alles, ons kan ook byvoorbeeld sê die kombinasie van 'n selfoonnommer en 'n ID of 'n employee nommer, dit hoef nie 'n ID nommer te wees nie, moet korrek wees voor ek vir hom mag geld stuur. Goed, so daar's allerlei settings wat jy kan stel, maar vir nou kan ons maar net sê validate, sal vraagie daarmee, ja. Dan moet ek gou hierdie twee betalingies gaan doen. Hier kan julle nou sien, daar's basies 4 stappies. Die eerste is om die file te doen. Dan gaan ons op indien. Die tweede stap is om te sê waar gaan die geld vandaan kom. Jy kan hierdie kontant balans daar, lekker balans hier, eendag as dit groot is en ek ook goed geld het. Ek kan hierdie kontantbetaling gebruik of ek kan 'n voucher wat ek het gebruik om hierdie dinge te doen. Hierdie ou het 'n voucher. Sien daar is iemand het vir my R270,000 gegee. Vir nou gaan ek maar net eers die kontantbetaling gebruik van daai saldo af en ek gaan vir hom sê doen die betaling en hy behoort nou weer, dan gaan hy na die derde stapie toe. Nou hierdie kan nou 'n lys van skeieregters wees, lys van name wat jy letterlik kan doen intik. En hierso gaan hy nou basies vir jou vouchertjies uitdryf en as hy dan klaar is, dan kan ons sê hoe laat moet hy dit uitstuur. Maar gewoonlik met lone, jy wil dit al die Woensdag of die Donderdag doen, maar die ou moet dit eers Vrydagmiddag 4 uur doen. Dan kan jy nou sê goed. So kom ons kyk net gou hierso. Hierso kan ons net sê schedule for later. Kan jy hom 'n datum en 'n tyd gee wanneer die geld moet release of ons kan net sê proceed soos vandag. So hierdie julle twee dames sal nou elkeen 'n SMS kry om te sê welkom by Cellbox. Hier is jou username en password en hier is jou voucher nommer vir R100. En jy kry die nommertjie en dan letterlik na Shoprite toe gaan jy geld vertrek. So dit is letterlik hoe eenvoudig die bulk disbursement platform op die gedeelte van Cellbox werk. So solank as wat daai integrasie van, kom ons noem dit maar wage payers, nie op D6 is nie, kan jy dit deur hierdie platform kom doen. Maar hierdie platform het ons nou geld gevat van jou R500 af. Nee, julle verstaan dit. Dan sal jy nou net die transaksie met die hand gaan pos as 'n betaling in D6. Teen jou kontantlose rekening, direk teen lone of skeieregters en syf. Maar jy kan nog steeds die stelsel gebruik. Nou vir hierdie gedeelte as jy hom losstaande wil gebruik, het ons nie 'n fooi per maand om dit te doen nie, maar julle betaal nou hierdie R300 vir unlimited transaksies. Dan hou jy net op sukkel. Hopelik teen Desember het ons die volumes, kan ons terugkom na julle toe en sê julle die volumes lyk goed. Hierdie jy moet minimum soveel spandeer, dan hoef ons jou nie 'n fooi te vra. Goed, ek dink julle almal is op daai bladsy. Ek hoop julle hoor ons hart. Ons is nie hier om geld uit julle uit te maak nie, maar ek het rekeninge om te betaal en ek moet ook nou maar die water en lig daar. So ek dink dit is in 'n netetop is dit dan wat gevra word na hierbo verwys. Goed, daar's nog 'n vraagie aanlyn. Ja, ons 'n paar vrae in terme van die Yoka en die IKOKA masjiene en of hulle as vendors opgestel gaan word en of daar toekomsplanne is, want dit gaan dinge baie makliker maak vir baie betalings. Ek het nie 'n idee wat hulle van praat nie. Wat is so Yoka en 'n So dit is basies 'n PayPoint. Dit is so kaartmasjienkie. So baie winkels, baie plekke, klein stalletjies, dit hoef nie so 'n groot winkel te wees nie. Het so 'n PayPoint basies. Dis net die vendors maar in plaas van Capitec is dit 'n Yoka. Goed. So ons het die API backends om te kan sê as hulle met ons kan integreer en sê wil jy met 'n kaart of 'n voucher betaal. Die IKOKA masjienkie moet net sê, hoor jy wil jy met 'n kaart betaal, wil jy met 'n voucher betaal? Ja, dan tik ek die voucher nommertjie in, dan kan ons dit onmiddellik doen. Nog 'n vraag? Ek sal gou vir jou gaan kry. Nog 'n vraag is, hoe sal Cellbox werk vir 'n toer soos Camp Discovery? Dis 'n uitdaging.
Ja, daar kan 'n mens met Camp Discovery van praat om te sê dat hulle snoepie of wat hulle ook al, dit is mos net akkommodasie daarso en hulle snoepie dink. So daar sal 'n mens dan net, ons kan hulle opteken as 'n vendor wat met 'n tablet geld maak. Verstaan jy? So jy kan sê, die gesprek gaan net oor, as jy vir jou, kom ons sê jou netwerk van mense. Ek het al met Diens bietjie gesels, julle almal koop bietjie skade goed by Diens. Diens is redelik oop vir 'n gesprek. Maar ek kan nie die gesprek met Diens verder vat voor ek net hom sê, hoorie, ons het 50 skole, né, en ons gaan R1 miljoen'n jaar by jou spandeer met Cellbox vouchers. Dan praat hy verder met my. Om die hele tyd te praat om te sê ek gaan en ek wil, dit moet eintlik tot stappe oorgaan. So, as jy na jou verskaffers toe kan gaan en sê, weet jy wat, ons wil nie meer 'n EFT betaling vir jou doen nie, want as die kaart van gekanselleer word, is dit 'n gesukkel om dit terug te kry. As ons hulle kan oor die lyn kry om te sê, aanvaar 'n Cellbox voucher daar by die til, dan kan ons dit so. Ons moet hulle gaan opteken, ons kry hulle bankbesonderhede sodat as die voucher daar gespandeer word, dit skuif ons die geld in hulle bankrekening in om dit te verstaan. Dan staan nog 'n vraag, ek sien Cellbox het nog nie 'n toep nie, is dit op die toekomstafel? Ons het 'n webapp, so ons webapp is heeltemal mobile friendly en hy kry ook nou 'n nuwe baadjie aan die einde van Junie. Ek sit 'n bietjie druk daar op James. Maar ons werk hard om 'n totale mobile friendly webapp te hê, waarmee jy alles kan doen. Ons het op 'n stadium enetjie gehad. Ons het inteendeel 'n Telegram bot ook wat jy mee kan werk. Ons het net nie baie aandag aan hom gegee onlangs nie. Maar ons gaan kyk wat die mark se behoeftes is. En as julle sê dit is makliker om so te werk, as ons die volumes het, julle dan kan ons enigiets van dit is soos D6 op sy tyd begin en ons het die ding uitgebou. Dit is eintlik fantasties om te sien wat julle reg gekry het. En wonderlik dat ons verder deel weer van hierdie dis al wat julle kan wees. Goed. Dan was nog net vrae oor die presentation en oor die recording. So, as jy met my die presentation kan deel of so, dan sal ek na die tyd net 'n e-mail stuur. Jy moet dalk net jou Afrikaans mooi weer gaan check. Goed, 100%. Dink dit so, ja. Skole se uitgawes is baie keer seisoonaal. Soos die toere se uitgawes is basies vakansies. Skeieregters is net rugby en hockey en daai tipe van goed. So die begin van die jaar en einde van die jaar het ons net daai tipe uitgawes. Ons gaan dit invloed hê. Nee. Ons praat met julle as ons einde Desember kom, dat ons kyk hoe lyk dit. Dan gaan ons dan sê, weet jy wat, as jy dan nou 'n jaar so spandeer, nie per maand. Verstaan jy? Ons is nie die moeilikste mense om hier by weg te kom nie. Ons wil julle graag help met makliker. Ek dink wat ons hier het, omdat ons daarom so 'n bietjie van skole verstaan wat in 'n finansieskantoor in 'n skool aangaan. Ek dink ek het aan alles gedink nie. Ek dink ons het daarom al aan 90% van die probleme gedink. Het dit weer 90% makliker gemaak. Daai laaste 10% is julle verantwoordelikheid om vir ons te sê, wow, dit sou nou baie cool gewees as die ding nou ken. Nou hoor jy dis onmoontlik of hoor jy ja, dis iets wat ons op 'n lys kan sit om moontlik te kan doen. So ons wil graag hê dit moet effektief wees, dit moet werk vir jou en ek is baie gemaklik by die posterings wat outomaties is. Ek dink dis 'n lekker groot voorbeeld. Dit gaan 'n klomp tyd spaar, gaan 'n klomp effektiwiteit skep binne in jou wêreld en dit is wat ons graag wil hê. So as dit by die geldstorie kom einde Desember, dan kyk ons hoe lyk die volumes en dan praat ons oor. Ek sit terug op baie ander manier wat jy net ons wys om 'n tydelike nommer of 'n once-off nommer te hê. In terme van 'n kwitansie, wat is nou daar? Wat gebeur dan? Want daai skeieregter gaan nie hoe gaan ek bewys lewer dat hy kyk as jy op hierdie losstaande stelsel het jy niks van daar doen. Dis 'n dis 'n disbursement file wat jy kan trek. As ons nou vir D6 oor die lyn kan kry, dan kan ons so 'n whitelist knoppie daar maak. Ek weet nie hoe ons soek dit almal. Ons so 'n whitelist knoppie daar en dan laai ons letterlik hierdie lyntjies wat ek nou hier gelaai het, kan ons dan teoreties in D6 nou laai. Dan soort van 'n kwitansie op pos nie denk. Kwitansie op hy kan dan outomaties die betaling doen en dan het jy so 'n proof of payment en jy dan. Ja. Dit is alles mooi. Betalings dan
aan mense plus one-offs. Dis nie Ja. iets wat jy gelaai het. Ja. Maar ek sien julle, ons wil nou net eers begin. Ek sien julle wil al die dat ons net kan begin. En sien ons donuts. Waar is die donuts? Geef my 'n foon laat ek sien of eintlik mense kan nie die delivery daar nie. Goed. Dis 'n kollek, dit is op pad. Dit is nog net die motorbike wat hier uitkom. Ja. Ek het byvoorbeeld 'n netbal toernooi of hier skeieregters vir betaal en nou daag daar 2 spanne nie op nie. So ek het nou vir die juffrou die voucher gegee vir al die mense, maar nou hulle nie alles gebruik nie. Hoe kry ek daai geld weer terug as ek dit op hierdie stelsel doen? Of kan ek dit net na? Ja, dit was daai enetjie wat ek vir jou gewys het, maar as jy iemand 'n voucher sou gee, iemand wil net weet hoe kanselleer ek basies 'n voucher wat uitgegee is, nê. Dis ouderdom, dis ouderdom. Dit is hierdie Nie op D6. Dis 'n onafhanklike persoon. Dis 'n ander skoolse onderwyser, so ek het nie daai persoon op my stel. As jy nou met hierdie losstaande stelsel. Ja. Okay, op is daar's 'n funksie. Daar's 'n funksie wat jy kan jou eie support doen. Want so ou kan jou bel en sê luister, ek het nie my voucher nommer gekry. En die SMS weer, dan kan jy soos jou eie community se support doen. Resend 'n voucher, die voucher nommer vir die ou gee, dan sy PIN nommer van, want elke user wat geld stuur word hy basies gekry 'n Cellbox account. Jy kan sê kanselleer 'n voucher, dan trek hy die voucher terug na jou funding account toe, kan jy dit net net op ons platform. Kom ons nou hier gaan. Maar daar is 'n funksie om te sê kanselleer 'n voucher, dan trek hy hom net terug. Letterlik dit wat ons met D6 op daai knoppie wat jy klik, daai selfde funksie kan jy net op ons eie stelseltjie dan gebruik. Ekskuus. Goed, is daar nog vragies? Daar's nog 'n laaste vraag. Is die maandelikse fooi aan D6 Cellbox vas of sal daar 'n opsie wees om dit 'n seisoonaal per transaksie te betaal? Kyk, ek hou net nie van sukkel nie. So as ek nou moet elke keer gaan uitwerk aantal transaksies, ek dink tot Desember ons maak dit vas. Dat ons sê daar's 'n vaste fooi R300 'n maand. Dis wat dit jou kos en aan die einde van Desember dan sal ons syfers hê en inligting hê om te sê wow, hier was skole wat R100,000 'n maand spandeer het, daar was skole wat net R2,000 of R3,000 spandeer. Yay! Kom net voor die kamera dat hulle kan sien. Regte donuts. Net regte geld, speelgoed geld wat regtig goed in die wêreld kom. Okay. Ag julle nee, dankie. Ek dink het ek die vraagie geantwoord daar. Nie regtig nie. Ek dink ons maak dit vas tot einde Desember dat ons net kan begin en kyk hoe dit werk. As jy 'n probleem het en jy kan nie die R300 'n maand betaal nie, maar jy het 'n behoefte, weet jy, praat met Daan. Daan is nie die moeilikste mens om jou oor die weg te kom nie. Ons gaan kyk hoe ons jou kan help. Wil jy nie 2 maande gratis gee? Dat is nou lekker werk. So wat nou met ek so Net onthou alles wat jy beloof hier, beloof jy aanlyn ook vir nog 50 ander mense ook. So nou moet ek daai sê, nou moet ek julle lus maak om te sê die eerste 10 skole kry dit vir nie 2 maande en so. Nee. Ag julle, kom ons maak dit so. Ek sal ingooi om te sê goed, as julle vir Principal's Choice kry, R1,500 vir die setup en so betaal, dan sal ek julle elkeen 'n maand verniet gee. Okay, dis my deal met julle. Dan dis ek nou maar weer die ou wat vir elkeen van julle R300 bydra. Maar dit maak nie saak nie. Vir my gaan dit oor die groter ding wat ons kan regkry. Nie oor die korttermyn R300 nie. Dit gaan oor as ons hierdie kan regkry en ons kan bewys dis moontlik om geld te kan kontroleer. Want eintlik die droom is as ons kan gaan en ons kan sê goed, wat van as ons 'n skool se begroting in pakkies kan gaan opdeel? Net soos wat ek vir jou 'n Checkers en 'n Woolies en 'n Takealot vouchertjie gee, kan ons eerder gaan en sê oor 'n jaar of 2 kan ons sê, "Ag, hoor, jy vat jou begroting, sit jou begroting in 'n 168 salarisse, 168 brandstof, 168
netbal, rugby, sit daai goed in pakkies. En dan kry ons verskaffers wat ons sê, hierdie verskaffer kan net 'n rugby geldjie kry. Dit is nie maklike goed om reg te kry nie, maar dis 'n droom. Om te kan sê, wow, wat van as ek vir jou sê, jy kan nooit in jou lewe weer jou begroting oorskry. Dis onmoontlik. Want Cellbucks gaan net sê, hoor die rugby se geld is R10,000. Jy kan nie daaroor spandeer en jy het net 'n rugby voucher. So jy kan dit nie oor spandeer nie. Dis nie maklike goed om reg te kry nie, maar dis 'n droom. So kom ons droom saam en dan dink as ons mense, as ons genoeg verskaffers kan kry wat sê, wow, ek stel belang. So ons dryf nou is om te gaan kyk wie is die verskaffers in die skoolwêreld. Ek het klaar met diens gepraat en ons moet sulke soortgelyke, wie doen die toerusting van rugby, netbal, hockey ensovoorts. En as ons met daai mense kan begin praat, sê hoor hierdie ou is ook nou 'n verskaffer. Dan weet jy as skool X mos nou wat nooit gespandeer het by hom nie, so vir hom is dit ook nie moeite werd. Jou geld gaan nou daai enetjie. Dan dis die droom. So kom ons droom maar saam. En as dit my nou 1 maand se bydrae kos om te help droom, dan doen ons dit so. OK. So ek dink in 'n netedop vir die aanlyn mense, ek is nou so jammer, julle kan nou nie deel in ons donuts nie. Maar julle het daar nou gesien die regte donuts aangekom. En kom ons hoop, dit wat ons vir julle gedoen het, gaan vir jou meer beteken as net 'n donut. Dit is 'n ander manier van dink. Dit is 'n groter plan wat ons het om te sê, hoe maak ons skole meer effektief? Hoe kry ons tyd in jou lewe beskikbaar sodat jy jou finansieskantoor makliker kan bestuur en beheer? Kom ons begin net kyk hoe werk dit. Goed, so baie dankie vir die mense wat gekom het vandag, vir julle tyd wat julle afgestaan het om te ry. Ek weet dis mense wat van baie ver af gekom het, ons waardeer dit. Dalk wou julle net 'n dag in die dorp gehad het, so weet jy. Ons kan vir julle dalk 'n Cellbucks voucher gee vir ietsie naby en ook vir die mense wat aanlyn dan saam met ons was. Ons waardeer julle tyd en ons hoop julle het ietsie geleer en ons kyk of ons dit beter kan maak. Leonie, dan net ook vir jou in Frans en vir Donata en Nelia. Ek wil vir julle twee, Donata en Nelia, eintlik net 'n bietjie uitsonder as julle nou net julle is die twee ongelooflikste mense en ek dink as ek kyk wat se beplanning julle eintlik in hierdie hele geleentheid ingesit het, is eintlik ongelooflik om te kyk hoe passievol julle is en hoe graag julle dit wil die skole wil lekker maak om hier te wees en om 'n lekker ervaring te kon hê. Vir my was dit fantasties om saam met julle te werk. Dankie, ons nou môre die Engelse sessie, so ek moet nou my Engels bietjie gaan oefen, want ek môre kan en Leonie en Frans baie dankie vir julle. Ek en Frans het tot gisterand net hier na voor 12 het ons nog gesukkel om weer net om seker te maak alles werk nou nog. So Fransie, dankie vir jou en Leonie, dankie. En ons hoop dit gaan 'n groot bydrae lewer om jou produk ook 'n bietjie ekstra funksionaliteit te gee en ons hoop die mense kan dit gebruik. So baie dankie daarvoor. Dan jy kan net sê ek sal vir almal na die tyd 'n e-pos stuur of hulle kan uitkyk na my toe en ek sal dit pos aan die regte kanale toe as daar vrae is. Lei my e-pos. Goed. Dit was nou vinnig. Julle kan uitreik na Nelia met 'n e-pos. Het hulle jou e-pos, Nelia? Ja, al die kaartjies en registrasies is van my e-pos. Goed, al die kaartjies en registrasies is van Nelia. ietsie@d6 Nelia. Nelia L@d6. d6.co.za. Julle kan net by haar e-pos stuur. Sy sal vir julle die regte link stuur wat julle moet invul as julle belangstel. En julle kom ons kyk of ons verskil kan maak. Al wat nou oorbly. Julle ons moet nou 12 donuts tussen 16 mense gedeel kry. Ek weet nie om dit te doen nie. So ek gaan nou vir die dames vra om net maar vir ons die donuts bietjie daar op te deel. Baie dankie julle. En ons hoop dit was vir julle die moeite werd. Goed. Geseënde dag. Ek het net 'n vraag. Van ons skole se kant af, so ons moet nou basies eers na ons DL en ons FK toe gaan. Sal julle vir ons net 'n dokument van mekaar sit, laat ons net na hulle toe kan gaan? Ja. Want dan eers kan ons vir die principal choice nader om dan die proses. So dit gaan nie 'n vinnige proses wees nie. Ons gaan nou Die aanbod staan net tot einde Julie. If you buy now, you get one more free. Ons het dokument het dit is die so wat my onderneming is om gou net 'n 3-4 bladsy voorlegging te maak om te sê waaroor die konsep gaan, hoe dit werk, al die kostes, dit is 'n vraag wat iemand gehad het.
sodat ons sê meneer, dis waaroor dit gaan, Ja. dis hoe dit integreer en net dan basies die voordeel. So ja, dit sal definitief hoor. Want ek dink sodra ons die stelsel het, gaan ons dit dan gebruik. Julle moet net eers my kans gee, want Ja, en dan- môre moet ek net eers die Engelse besigheid agter my kry. En ek dink nadat ek daai vrae en so gekry het op môre, dan wil ons net 'n finale dingetjie so kom ons sê teen Vrydag hierdie week, sal ek dan onderneem om die pakkie te hê sodat almal wat dan belangstel by Nelia, sal sy dan daai ook aanstuur dat julle nou nie nodig het om 'n voorlegging voor te gaan berei nie, dan het julle min of meer ietsie van. Goed, julle almal behoort ook 'n PDF dokumente gekry het, dink ek as deel van hierdie wat gesê het hoe skole dit kan gebruik en so 'n bietjie meer oor selfwaks en so. Dis nou baie dink ek nie, dis bietjie hoë vlak, dis nou nie die detail posterings en so nie. En ek sal so 'n bietjie praat in daai dokument sal ek sê oor hoe dit nou jou lewe gaan makliker maak. Nee, ek hoop dit gaan jou lewe maak. Gaan jy hoef nie te gaan tik Mr. D delivery nou maak jy soos 'n spelfout soos ek selfbaks meneer. Mr. Delivery dalk verkeerd gespel. Hy doen dit outomaties reg. Maar ons almal gaan definitief in die volgende 2 weke FK mekaar neem om ons state voor te lê wat aan die einde van die maand moet wees. So vinniger as en ons FK soek sy hallo, ek weet nie of dit ons lewe wat die koffies druk gaan makliker maak nie. Hallo, weet wat die kos is. Gaaf. So julle, ek hoop julle het daai onthou julle, kyk ons het 'n onderwyser gehad daar by Raadskool voor, ou Dani Swanepoel, hy het hom ongelukkig oorleef. Ou Dani se begrotings was altyd vir my die interessantste. Dat almal nou hulle begrotings in detail nou gaan skryf en op Dani se begroting, dan was daar altyd hierdie een lyntjie wat gesê het onvoorsiene. En julle ek het altyd ou Dani se onvoorsiene net laat deurgaan, want dit was vir my so ja, ongelooflik. Nou julle hierdie ene gaan nou op die onvoorsiene lyn. Verstaan jy daai enetjie wat jy nou nie regtig voor begroot het nie, maar jy moet hom hê. Nee. Okay. Goed, so dis waar dit is. Goed, baie dankie.